Daar sy Potty, welkom. Laat julle brein se dag met vrot, né? Hoorie, is dit net so warm daar by julle ook, Arno en Potty? Nee, is koelerig hierso, maar ek sien die hele wêreld verspoel omtrent in Suid-Afrika, maar nie by ons nie. O, ons het 'n lekker reën nou gehad, maar is verby. Dit kom en dit gaan, maar ek moet sê dit is nog eens warm. Ek het die waaier hier aan by my. Dit is nog eens warm. Ja, nee, die hele land het warnings gekry ja by julle en goed. O. Jy sien, die wind waai eintlik verskriklik hierso. Die wind waai verskriklik woes by ons. Ja, hy's nou rustig hier by ons. Hy het nogal deur die dag 'n bietjie gepomp, ja. Ja nee, dit is nou rustig by ons ook, maar nou het dit verskriklik te kere gegaan. Maar ja. Ek gou try share. O ja, laat ek ook gou ja, ons kan doen. Kom ons share dit gou, ja. Ja. Ai, wat sou julle sonder my gewees het? Ek sê jou laat so brein moet vrek nee. Ag, vrek. Ek sien Skalk, jy share gewoonlik baie goed. Laat ek my brille opsit, dalk kan ek beter sien. Ja, maar ook as Skalk oor die hart. Ja, dis reg. Daar kom hulle, duisende. Jessie. Nou ek moet sê nee, ek weet nogals nie gereeld nie. Ek vergeet van die goed. As ek nou so op live sit, is dit vir lekker. Maar soos nou die aand wat ek nou met Lelani gepraat het, ek het 'n skuldige gevoel om te wyp. Ag nee. Nou kan jy relax. Shame. Ja. Nee, ek het nog vir 2 nuwe gekry. Ek het in die begin mos gedink Skalk gaan dit glad nie like nie, want hy like nie 'n vrou wat rook nie. So, maar hy like dit as ek wyp. So. Ja, maar onthou wyp is die teenoorgestelde van rook. Ek weet nie hoekom mense 'n probleem met wyp het nie. Wyp is vapor, dis water, dis water vapor. Dis nie rook nie. So kyk dit maak ons soos daai bubble lungs whatever wat hulle van praat. Selfs met bubbly. Maar ek trek dit mos nie in nie. Ek paf net. Ja, maar dis nie rook nie. Die punt wat ek maak is dis nie rook nie. Dit is vapors. En dit ruik lekker. Dis nou net wat ek wou sê, dit ruik lekker. Ja. Dis baie beter, dit ruik nie, ja, dit irriteer nie my neus nie. Ja. Nee, selfs met my Skalk, want ons Christines, as ons in 'n plek sit waar daar baie gerook word. So, maar hierdie dis niks. En ek is bly ek trek dit nie in nie, ek moet sê, want ek is nie 'n roker nie. So, maar ek is net agter die smaak aan. Ja, ek is so loud, ek is in die agtergrond Skalk. Ja, dit is so. Ek kan nou nie help daarvoor nie. Nou ja. Maar dan word jy duidelik gehoor. Ja. Maar hoor jy so, ek het net iets gesê het, wat ek nog gesê het? O ja, ons gaan nou vir Ria, gaan ons nou help, laat sy nou haar goedjie drag. En dan gaan ons nou oor abused women praat en hoe sy mense help en ja. Want die ding is net, dis een ding om mense te help, maar jy moet ook in die langtermyn kyk. En dit is waar sy nou ook sê, sy help hulle baie keer om 'n werkie te kry of whatever, maar sy sorg vir hulle uit, laat hulle nie weer teruggaan na hulle slegte omstandighede toe nie. So ek sien nog ons baie uit na daai geselskapie, daai onderwerp. Ja, Ria kom al baie jare saam met my, en sy sit ook op daai Louis Liebenberg groep van ons. Nee, Ria sy's 'n staatmaker hoor, en sy praat baie interessant, en sy praat met authority. Ek meen, dis nie sommer net 'n persoon wat 'n storieetjie kom vertel nie, sy werk elke dag met die goed. So nee, ek dink dit gaan baie interessant wees, ja. Selfs al kry ons haar op speakerphone en sy praat op speakerphone. There's ways and means to do things, so. Hallo Roxy. Is wat? Roxy, ons maatjie is hier. Welkom, ons maatjie is hier. Ja, Skalk gaan nou nog op daai groep van Louis. Wat is die latest? Waaroor praat die mense? Want ek sien nou Poepel van die jaar het ook weer tevoorskyn gekom. Wie is dit? Meld Brouwer. Yes, dis daai wat mos
En nou Louis geglo soos, ek weet nie wat nie, nee. Nee, maar wat, ekskuus Potty, ek het 'n bietjie gemis wat jy sê gou net weer, wat sê hulle nou? Nee, ek vra waaroor gesels die mense op ou Louis se groepe, want ek sien Meldbrief het ook weer sy voorskyne gekom en dis ook weer heel bedrywig op groepe. Ag nee, wat Potty, dieselfde autodaadgroepie van my, dit is maar net hulle replay en argief en almal het nou maar 'n opinie oor wat gaan gebeur. Kyk, die Arende glo nog steeds hy gaan uitkom en hy gaan op 'n manier gaan hy vrykom. Ons weet mos nou van beter. Ek tel dit so op, ja. Ek tel dit so op. Ons wragtig nog mense wat vir hom wil geld stuur en waar kan hulle dit inbetaal? En yes. Maar dit is maar van 'n sekte, nee. 'n Sekte is maar so. Ja, dit is so. Ja, daai was meer 'n sekte as wat dit 'n finansiële instrument was, maar ja, die feit van die saak is maar net ons weet Louis gaan nie weer uitkom nie. As hy bevind word dat hy kan stand his trial, gaan hierdie dinge nou vol jare vat voordat dit klaar is. En as dit bevind word hy kan nie, dan gaan hy as 'n staatspasiënt gaan hy ingeboek word en ons gaan waarskynlik weer van Louis hoor nie. So na enige twee van die kante toe dan dit moet dieselfde uitkoms. Ja, ek dink nie, ek weet ook nie of Louis hierdie saak gaan oorleef nie. Ek dink sy tyd hardloop uit voor hierdie saak gaan klaar maak. Korrek. Yep. Korrek, ja. Want hy's nie gesond nie, maak nie saak hoe ons daarna kyk of wat sy verskoning sy ou soek nie. So ja, shame. Daar's maar baie stiltes. Ja, nie shame omdat hy is nie. Maar shame omdat hy nou so siek is. Dit kan nie lekker wees om so siek te wees in hy 4 muurtjies nie. Nee. I mean, ja. Inteendeel is 'n plek wat ek nog nooit ooit vir iemand gegeen het nie. Dis hoekom ek het ook nie regtig wie as ek arrestasies gehad het. Baie min. Ek het altyd gekyk of daar nie maar alternatiewe is nie, want as jy oues daar ingesit het, ja. Dis bad news, jong. Ek gaan dit vir 2 mense hou, maybe 3. Ag nee, ek weet nie, ek kan nou nie Sorry, ek is net Ja, jou hartjie is sagter as myne. Nee, hulle hier, kyk, laat ek dit sommer reguit sê, hierdie haters nee, verdien baie meer as 'n tronksel. Iemand het nou die dag 'n boom geslaan, gewys wat so uitgeslaan is deur 'n weerligstraal. Hulle moes onder hy boom gestaan het, dis wat ek vir hulle gun. Ja, die Potty, dit was interessant die hoor ja. En ons het nou die dag daarvan gepraat, Neskalk. Weet jy hoe lank kom ek al saam met Hannes is nou al 'n washout. Hy speel nie eens meer 'n rol by my nie. My haters vir al daai tyd met ou Anthony Hall. Weet jy hulle het gehardloop. Daar was haatgroepe met ou Gert van Rooyen se goed. Wat hulle nog tot vandag toe nie vir my een bewys kan gee nie, maar anyway, hulle haat mos maar hulle self. En jy weet as jy 'n probleem het met iemand, nê, en dis nou oor die jare bewys. Jy haat 'n ou, jy haal hom uit, julle vertel mekaar oor en weer vir so 3 maande, 6 maande, dan maak jy vrede, dan beweeg jy aan, jou lewe gaan aan. Hierdie ouens is absoluut nou al vir 2 jaar elke dag onder elkeen se vel. Hulle kan nie verby. Dis nie net 2 jaar nie. Dis nie net 2 jaar nie. Jy moet onthou my haatgroepe het ontstaan in 2010. Ja, maar ek ken jongens nog maar van nou die dag af. Nee, so en dieselfde ou spelertjies en dieselfde ou storieetjies. Ek luister nou al op 15 jaar. Hulle argiewe word oor en oor geplaas want hulle het niks nie sien want daar is nie. Correct. En dan hardloop hulle met ander ouens se snerp. Ja. En nou gaan hulle weer sê ek is die groot hater. Nee, ek is nie. Hulle het my aangeval. Daniel spesifiek nee, hoekom haal ek hom nou uit? Hy en sy ma, ek het screenshots, het hoeveel kere na my gehap en verwys in comments, want hulle is mos slim. En toe het ek nou my moer gestrip, nou gaan dit bloks doen, nou sê hulle ook Potty in sy bloks, ja, eendag gaan hy bloks julle in die gat te byt, en kom ek gee julle 'n bietjie iets sê van hierdie bloks nie, hierdie wat hulle die bloks so rapporteer, as 1 of 2 afgehaal wat alweer teruggesit is in elk geval deur Google. Maar hulle moes dit nooit gedoen het nie, want hulle is so stupid nie. Want ek het nou al op 4 of 5 plekke in die wêreld gaan weer, ek het daai hele ding oorgedoen in HTML en dit gaan oplaai, nê.
Nou die sê die 5000 mense wat nou die blogs gesien het op Google, hulle het al aanbeweeg in die lewe. Is verby hulle het gesien en aanbeweeg. Wat het hulle nou gedoen? Hulle cheer my op en hulle daag my uit en ek doen dit. En netto, dan adverteer ek hy blok weer of daai webpage en 5 of 10.000 nuwe mense sien dit. Pleks hulle bekke gehou het. So hulle adverteer hulle self nie. En dan sê hulle ek lieg, nee. Hy laat won, ek kry vandag goed van haar, nee. Sy met haar kakebeen, lang kakebeen. Wat sy sê, ek het gesê sy is haar. Ek het gesê sy het 'n docket gesteel as 'n kind uit een of ander speurder se kar se boot uit en klomp snert en stront. Jy weet mos maar hoe dink hulle aan iets en dan glo hulle dit sommer. En vandag nee, gaan ek deur my backups en ek soek spesifiek van haar goed want ek is nou besig met haar deel ook, saam met Kath. Kry ek screenshots nee wat op my selfoon is kalk waar sy vir my gesê het. Sy het die hele docket. Luister mooi, wat uit die speurder se kar se boot uitgesteel is, het sy. Ek het nie gesê sy het hom gesteel nie, sy het gesê sy het hom. Ek het die gesprekke na won, vat my hof toe as waar sy my adres gesoek het om dit vir my te stuur wat toe nooit by my uitgekom het nie. Dit is hierdie tipe mense. Hulle begin al vroeg. Hulle vat 'n ding en hulle swaai heeltemal om. Dan's ek die hater. Hulle sê jy moet almal is so. ja, wat net aan die jare vir my interessant is hoe hierdie mense kan as lede van die publiek kan toegang kry tot polisie dossiere. Jy kom uit die polisie, jy het 'n polisie agtergrond. Die publiek het nie insa in 'n dossier nie. As die publiek insa in 'n dossier gehad het, dan sou daar mos nou geensins 'n nodigheid gewees het vir 'n aansoek tot insaag tydens die strafsaak sulke goed nie, né? So die lede van die publiek ja. Ja, hulle het hulle toegang kry. Jy moet net 'n polisieman ken wat daai op daai spesifieke stelsels toegang het en hy kan dit gaan kyk. Want die goed is op die stelsels. Nee, ek weet dit word gelaai, maar dis onwettig. Die lede van die publiek het nie dit toegang. Is onwettig en wat hulle nie besef nie weet jy ons net gehoor by Skalk. Ek gaan net gou klaar praat. Dit gaan baie verder as dit. Onthou ek is 'n oud aanklaer kan vir jou die volgende sê. Ek het toegang gehad tot die afdeling van die dossier met ander woorde dis daar waar die getuieverklaringe in die goed aangeheg word. En ek het toegang gehad tot die C afdeling van die dossier. Dis waar ek en die ondersoekbeampte met mekaar korrespondeer en waar goedjies kry die opdragte wat uitgevoer moet word en. Ek as 'n staatsaanklaer het nie toegang tot die B-afdeling van 'n dossier gehad nie. Inteendeel as ons gaan vloed hulle op die B-afdeling, dan is daar baie vinnig by ons senior aanklaers klaar gesê die staatsaanklaer se oor nou geval op goed wat hy nie mag sien nie. Right. Dat in hierdie raadgroepe word daar goed bespreek wat ek vir 'n feit weet nie op die A-afdeling van die dossier is nie, want dis aan my blootgelees. En dit kan nie op die C-afdeling wees nie, want dit het niks met die aanklaer te doen nie. So die enigste plek waar dit konfigureer het was op die B-afdeling. Hoe die bliksem kry 'n lid van die publiek toegang tot die B-afdeling van 'n dossier? Maar hulle het 'n polisieman wat toegang het tot daai stelsel, maar Skalkie moet dit gaan rapporteer want die polisie kan dit terugtreis en gaan kyk wat 'n magsnommers is ingelog op hy stelsel hoor, op daai spesifieke saaknommer. Pot ek wil nie te veel meer, maar ja, dit is presies wat gebeur. Ons weet presies wie wat doen. Nee, is 'n seklomp mense. Nou sit ek my blok op die daai dark web ook, nee. Luister nou siek is hierdie mense. Nou kom hy slim manne en vertel my ek is nou weer daar agter pedofiel goed aan want dit is wat op die dark web is en al daai goed. En een of ander Gerry is nou agter my aan die FBI hou my dop. Ag man, Gerry se maar se dinge se man. Ek weet nie wie die Gerry is wat Gerry is daai Wernerspit in die Kaap. Here, hy gooi die stront in die mure vanaand. Maar anyway, ja, dis daai een. Dis die ene wat sy landlyn se huis met stront gegooi het. Dis dieselfde ene, so nee. Dis beslis nie die FBI nie. Dis 'n natkeis onder in Parow in die Kaap. Maar die ding is wat ek wou sê is kyk waaraan dink hulle dat hulle my nou daarvan wil beskuldig. Dark web is so wettig soos Google, man, gaan kyk maar. Ek weet nie waar hierdie ouens uitval nie.
Maar dis nou so, ja, hulle het 'n bietjie aaptwak gerook en stront gegooi en dan glo hulle mos enigiets wat enige iemand sê. Ja, korrek. Onthou die dark web, mense dink die dark web is by its very virtue 'n bose ding. Dit is nie, dark web beteken maar net die goed wat jy nie op die gewone search engines soos Google en dis meer kan soek nie. Dis vir die toekoms. Die dark web word gebruik deur pedophiles, deur wapensmokkelaars, deur regtig die ergste kriminele. Dit is 'n feit. Dit kan ons nooit ontken nie. Maar die dark web, dan moet die ouens bykom want hulle doen dit vandag al deur selfoon en hulle het die dark web nodig. Hulle doen dit oral. So ja, nee, nee man gaan plaas jy goed op die dark web. Mense wat slim genoeg is gaan ek sê dit daar, wat aangaan. Maar kyk hoe dom is die goed, want daar's nou 4 nuwe sites wat ek oopgemaak het wat ek die goed laai, nê. Ek het die een se skakel al klaar geplaas. Hulle weet hulle kan gaan kyk wat ek update en wat ek doen. Hulle het hom. Hoekom sal ek die goed vir hulle gee, die presiese goed wat ek op die dark web laai? Al hoekom ek dit daar laai is niemand kan dit aflaai nie. Hoekom sal die FBI my nou doppe omdat ek goed wat hy kan sien, wat ek vir hulle gee, nou daar gaan sit? Ag die FBI, Die FBI gee nie omdat dat Potty in Suid-Afrika 'n webwerf maak oor haters nie. Dis nie wat die FBI doen. Dit is van nou Potty nie. Potty, as ons so Potty, as iemand sy hand so ophou, dan gaan daai een praat, want ons praat bietjie oor mekaar. Okay, sorry, maar dan moet ek my foon kyk. Ja, jy moet asseblief op jou foon kyk, want dan kan jy sien die ander een wil iets sê gou-gou. Okay, want ek sit hom neer en dan praat ek net. Okay, sorry, go for it. Ja, jy en die ou het nog niks gesê nie. Want ek hoor nie wat julle albei gelyk sê nie. Nou gaan, go for it. Dis Potty. Nee, is reg, ek weet net hoe ek my hand gaan opsteekie. Jy hoef nie, want ons sal weet as jy praat. Kyk hieronder, vra Roxy vir jou, waarvan is jy beskuldig? Ek wil nou juist weet, waarvan is jy beskuldig? Nee, laat ek nou pedofiel goed kyk op die dark web en dis hoekom ek nou daar is. Maar dis waaraan hulle dink, dis hoekom jy weet, ek moet aan iets dink om vir jou iets te sê. Ja. Dis projekteer die mense is siek. Goed is siek. Hulle is siek. Dit is al waaraan hulle kan dink, dit is hulle verwysingsraamwerk, so dis kom hulle dit dink en sê. Presies. Ek gaan nou gou 'n ding sê. Is dit nie vir julle opmerklik dat waar Hannes Lottering en sy kliek by mekaar is daar altyd sprake van pedofilie, kindermolestering, snaakse goed wat met kinders gebeur, mensenhandel. Why is that? Almal rondom en alles onder die belt. Alles onder die belt is wat hy van praat. Alles onder die belt. Ja. Maar spesifiek met verwysing na kinders. Waar Hannes en die haatgroepie, en dis nou Daniel Lotter, dis nou Suzanne Du Plessis, dis nou Eben Potgieter, dis nou Tieu, wat is Tieu Sofanodee, dis nou daai clan. Waar daai mense opkom, is daar altyd een of ander iets wat verwysend is na iets lelik en iets snaaks met kinders. Altyd. Maar kyk, ja, dit is siek, ja. Hulle het mos gesê dan 'n sekere iemand het gesê in Parys, nê? Is dit mos vrot van die pedofiele en vrot van ander goeters en so. Iemand het dit mos gesê ons het die voice note. Nou, waar bly Hannes hier? Ja, just saying. En meen, ja, dis daai kaboutertjie. Daai kaboutertjie wat hom so op met die renosters. En weet jy, ek gaan 'n baie lelike uitlating nou maak wat ek nie kan bewys nie. Maar Hannes het daai tyd gepraat van 'n man en 'n vrou, twee polismanne wat betrokke was by veediefstal. Ek weet daai goed, nê? Veediefstal spesifiek is genoem, nê? En maar hulle is geskei. Daar is nie nog 5 mans en vrouens wat getroud was in Parys saam met die polisie nie, so hulle kan baie maklik uitvind wie dit is. Dan het dit uitgekom, nê? Hoe die polisie betrokke is met hierdie kindergoede daar. Nou vra ek jou nê. Nou is my vraag. Hoekom kom Hannes Lottering so weg met alles? Wat weet hy waarmee hy en ander mee betrokke is, dat hy so wegkom met alles? Ja. Dis my vraag. En ons weet wat was daar nogal? Maar ja, Arna?
Vanoggend was nou nogal 'n baie interessante vraag op ons groep. Is hoekom doen haters dit? Jy weet hoekom hou hulle aan en aan en aan? Is dit wat ons gepraat het, nê? Nee. Ja. Dit is vir my baie interessant want ek het 'n kommentaar gelees op daai groep waar iemand spesifiek sê al wat Skalk en Leonie kan sê is dieselfde goed oor en oor en oor en oor. En toe dink ek by myself, maar dis wat julle doen. Exactly. Altyd net oor en oor dieselfde stories. Al hierdie hoeveel jare dit nou al kom, is dieselfde stories. Ja, hulle gaan waarom om so op gaan haal, wat, verstaan jy, dis nou al holriggery, ons het al 120 keer dieselfde storie daarvan gehoor, dan gooi hulle net so 'n bietjie suiker op die cornflakes, dan gesels hulle weer daaroor. Nou onthou wat ons voorheen van mekaar gesê het, hulle moet dat die publiek, moet hulle probeer voorgee, hier's nou hierdie verskriklike groep teen Skalk en teen Leonie, en dis nou teen die publiek, terwyl ons nou weet, het is glad nie so, en is skuilprofiele van 5 na 7 mense toe. En dat die hele dag is daar nou hierdie geselsry op daai groepie, maar die goed waaroor gesels word, is goed wat nou, dit is letterlik, ons het dit al 200 keer gehoor. Nou lees ek een van die fake profiles daar skryf, dis vir die fake profile is so lekker om tog net onder my vel in te kom. Niemand is onder my vel nie. Ironies genoeg, toe Leonie vir my, ek dink Leonie het dit vir my gelees, of ek het dit op ons groepie gelees op daai stadium, nee, okay, ek gaan nou nie sê waarmee ek op daai stadium besig was, die besigheidsgewys, was die idee van die haatgroepie nie eens op my gedagtes nie. Dis 'n geval van, ek het 'n groepie oopgemaak, ek lees toe daar so, en ek dink by myself, hoe ver verwyder is hierdie mense van realiteit af? Hoe weet hulle wat in my kop aangaan? Niemand is onder my vel nie. Presies. Ek bedoel, jy gee minder as niks om nie, en daar's eintlik ek gee minder as niks om nie. Ek gee maar die storie van die scam. Julle sal nou onthou hoe lank scam ek nou al mense. Ek scam ons nou al mense van, lyk my al nou vandag al van Front Nasionaal af. Nou dan praat ons nou inderdaad van 2010 af. So scam ek nou mense, maar ek het nog nooit iemand gehad wat vir my gesê het, hoe scam ek mense nie. Daar's ook nog niemand gewees wat ooit 'n polisieklagte gaan oopmaak het en my ek het hom nou gescam nie. Verstaan jy nou wat scam ek? Die nuutste is ons scam nou op die blockchain. Hoe scan jy op die blockchain? Die publiek kan enige tyd kan die blockchain oopmaak, hulle kan elke transaksie op die blockchain gaan sien. Jy moet maar fucking stupid krimineel wees om te gaan scam op die blockchain. Daar's hier 'n body of evidence. Verstaan jy so? Nee, dit raak op hierdie stadium, dis net boring. Dit is, mense kom na my toe, hulle sal nou op die groepie klim, maar stuur hulle vir my 'n screenshot, so sê hulle, maar Skalk, weet jy, die mense sê hierdie goed van my, sê ek, ja, hulle sê al die laaste 10 jaar het van my. Dit begin raak van net boring, dis die enigste effek wat dit op my het. Ja, ek het ook nog gewoond geraak aan dit, dit is soos, ag weet jy wat, selfde goed oor en oor, dit is soos regtig, kom net by. Nee, ek kyk hulle uit, nee. Met hierdie goed wat hulle so oor en oor, en ek gaan nou weer reguit, dit sommer reguit sê, en ek gaan 'n naam noem ook. Jy weet 'n ou wat skei, nee, gewoonlik daar's haat betrokke as hulle uit mekaar uitgaan. Is 'n geoor en weer, 'n gesnerd vertellery, of 'n ou het my befok met wat aan my kar gewerk het, en ek en hy haat mekaar, maar dan gaan jy aan en jy sort mekaar uit en oor 6 maande beweeg jy aan en is verby en is die einde. Suzanne Du Plessis, nee, sê ek nou vir jou Leonie, is so fucking jaloers op jou, nee, sy het 'n crush op jou in Skalk. Sy kan daagliks 4, 5, 6 poste, in die oggend as haar oop gaan, is dit julle aan wie sy dink. Voor sy gaan slaap in die aand moet sy 'n pos maak, dan dink sy aan julle. Deur die dag nou nog moet fakes ook. Daar's groot fout, want ek meen na 2 of 3 jaar of 5 jaar moes sy nou al aanbeweeg het en vrede gemaak het en gesien dat sy gaan niemand kry nie, man. Dis siek verby, regtig. Maar nie net dit nie, sy het ander goeders wat haar dryf ook. Ek sal ek nou nie so goed nie. Ek praat nou van poste wat ek volg. Ek gaan dit reguit sê, dis haar gewete wat haar pla. Haar gewete ry haar in so 'n mate, sy kan nie meer nie opses oor ons nie. Sy kan nie aanbeweeg nie. Ons weet hoekom haar gewete haar ry. Ja, en iemand, ek het 'n voeltjie oortyd wat vir my gesê het, sy kry so 'n bietjie nagmerries. Ja, sy kry blykbaar verskriklik nagmerries. En dit hoor daar.
Oh, Maar ek kan sy ene Erna? ja. Nee, wat nou dit daar by die venster uitgevlieg wat ek wou sê. Ekskuus, Potty, gaan jy aan? Ja, ek wil net gesê, gelukkig bly sy in 'n houthuisie en nie baksteenmure waar sy haar kop kan stik en hardloop nie. Ja. Ja, ons like om dit te joke, maar ons Ja, ons nee, weet ek hulle sien nie het dit, maar dis nie elke dag nie, ek meen, ek het nou besluit vanaand, gaan ek hulle nou 'n bietjie uithaal en aanvat en vir hulle wie iets gee om oor te skryf. Here laat hulle 'n bietjie van julle af wegbeweeg en oor my ook skryf, man. maar Potty, jy trek vir jou. Genade. Hoor jy Gerrit hier onder nie triple nie, quadruple Y vra of ek 'n politikus was. Nee, ek was nie politikus nie. Ek was nog altyd 'n besigheidsman en 'n regsgeleerde, maar ons het op 'n stadium met ons organisasie gestig wat later 'n party geraak het, Front Nasionaal, en ek was daar betrokke. En teen my sin het hulle my daar in 'n posisie ingestem. Ek het later bedank toe ek weer aangegaan met die AI en met die sakekamers. En later van jare toe ek weer ingetrek by die NKP, die Nasionale Konservatiewe Party. En dit was 'n doodgebore situasie daai gewees. Ek dink nommer 1, ons het nie geld gehad om 'n politieke party regtig te dryf nie, ons moes alles uit ons eie sakke betaal. En tweedens op daai stadium met juis hierdie Lottering-knapie en sy ma en hulle is genoem die Hollanders, dis 'n klomp Joodse tannies daar so in Nederland wat lyk my die hele storie begin oorneem het. Daai het hulle die hele selfbeskikking dryf in Suid-Afrika so gemonopoliseer en so opgeneek. Ek sê dit sommer baie reg dat ons besef het NKP gaan nêrens uitkom nie. So nee, ek was nie 'n politikus nie, maar ek het so my tone in die politiek ingesit. Maar jy is baie goed met die politiek. Jy weet alles van die politiek. Dit moet ek sê. Ja, ek is ja. Ja. Ja, want daai Radio Free South Africa waarop jy ook gepraat het jy goeders gevra van Suid-Afrikaanse politiek. Radio Free South Africa en sulke goeders. Ag, maar op 'n stadium raak dit vir mense boring. Die groot probleem met die radio-uitsendings veral in Amerika was op 'n stadium het ek seker omtrent 2 of 3 keer in 'n week wat ek gepraat het. Nou dan praat jy nou vir 3 of 4 ure, maar jy praat in die vroeë oggendure van Suid-Afrika omdat hulle is mos nou 'n hele paar ure agter ons. Jy is die hele nag as jy wakker. En dan moet jy volgende dag werk en ek het net op 'n stadium vir die ouetjies gesê dis onmoontlik. Ek kan nie die pas volhou nie. Dis lekker. Ek praat nog so af en toe praat ek op die radio. Net so vir die lekkerte. Maar ja, nee, ek was baie polities aktief, maar ek was nooit 'n politician nie. Ek is nooit betaal uit die staatskas of het 'n salaris gekry as 'n politician. Toe jy daar ons het daai een aand het ons mos gewag tot 2:00 die oggend wat jy op die Russiese radiostasie het met Russe iets te doen gehad. Want ons moes wag tot 4:00 in die oggend toe. Maar dit was cool. It's nice. Ja, die Russe want die Russe kyk, hulle tyd so is dieselfde as ons en so dit het redelik goed uitgewerk van die Russe. Maar die probleem was dan kry ons nou Amerikaanse hosts of Amerikaanse gaste. So nou moet jy 'n tyd geleef van kry tussen die twee. En op 'n stadium met ons ouens in Australië en Nieu-Seeland gehad wat ook opgeklim het. So nee, die tydprobleem, die tydsaspek het maar net 'n baie groot probleem geraak, ja. But hey, it was very nice. Ek het dit baie geniet, so ja, ek is nie jammer ek het daaraan deelgeneem nie. Ek en Skalk net begin date het, nê. Toe het hy mos op haar Radio Free South Africa gepraat elke Dinsdag van 8:00 die aand tot 10:00 die aand. Dan sit ek daai 2 ure sit ek voor die radio en luister. Wel nie voor die radio en ja, my dogters ook. My dogter, my seentjie was nog te jonk geweest, maar my dogters het altyd dan sit hulle net off view. Of hulle sit so dat hulle nou kan luister, maar hulle gaan nou nie interfereer op die radio onderhoud of so nie. Off view beteken as ons nou via Zoom het gedoen het of wat ook al. Maar ja, dit was vir my baie lekker. En toe kom Leo nie by, dan sit my hele gehoortjie sit en luister nou waar ek nou besig is met die radio. Dit was actually baie lekker vir my geweest, ja. Die goeie ou dae voor my kinders vervreem is. Ja, dis 'n ander storie. En dan die COVID deel. Die COVID deel daar het jy ook baie gedoen. Ja, ek en Leonie was intens betrokke met die teen lockdown en later teen inenting veldtog in Suid-Afrika. En ek glo tot vandag toe ek sal dit op myself neem, ons was instrumenteel om die gemors te stop in Suid-Afrika. That's it. Ek sal dit wegneem van ons af nie. Daar's baie goeie mense wat baie hard gewerk het. Die swart, sekere van die swart trade unions, nie enige van die wit trade unions nie. Julle sal onthou wat se gemors het solidariteit van die storie gemaak.
maar baie van die swart trade unions, die swart kerke, die wit kerke wou nie betrokke raak nie. Ons was betrokke, Trost Becker, hulle daai groep was betrokke gewees. Daar was baie mense betrokke rondom daai ding. Maar ja, nee, ek en Leonie het gewikkel met die veld of veral die inspuitingveld tog. Toe hulle mense begin dwing om in te spuit in die werkplekke. En daar was ook klaarblyklik 'n scam betrokke, waar ek by betrokke blykbaar het mense gescam. Ek weet nie hoe ek mense gescam het, maar blykbaar het mense gescam. Ja. Ja, ek weet ook nog nie daar. Nou, nee. Want ek weet, ek ken vir Erna. Erna sal nie by so iets betrokke wees nie, punt. Glad nie. Hoor jy so? Roxie vra hierso Potty, kom is jou naam die perde? Dis 'n interessante vraag. Wie ek het eendag dit hierdie ding kom van Anthony Hall se dae af. Toe het ek eendag gesê, hoorie, kom ons vat hierdie haters 'n bietjie aan. Wat kan ons doen? Ek soek 'n naam. Maar ek wil dit op my regte naam noem. Ek het ons gepraat van 'n Facebook groep. Toe het iemand vir my gesê, 'n perreby steek. Noem jouself die perreby. En ons steek vol gate. En dis waar ek vanaand gekom het, ja. Okay. Interessant. Nou weet ons dit ook. Want ek het ook al daaroor gewonder, maar nog nie gevra nie. Ja, dis maar waar die naam so ontstaan gehad het en hom nou maar gehou het. Okay. En interessant, nee, moet julle hofsaak aan Pretoria toe daai koerantvrou daar kom voorstel. Dus sy, wat 'n voorreg om perde by Potgieter te ontmoet. So hierdie naam het word nou al gekoppel aan myself ook. Ja. Ja. Nee, Antie verwys na jou as perreby. Nee, Antie ken jou, sy sit vir jou daar kom ontmoet, sy ken vir jou baie goed van skryf. Ja. Die advokate praat van jou. Want dit is hoe Leonie in die eerste gesprek met jou in kontak gekom het. Jy sal dit nou onthou. Dit was na aanleiding van André Swanepoel, advokaat André Swanepoel, advokaat wat gesê het, maar hoor hierso, gaan gesels met Potty. Kry gesprek tussen julle. Ja, nee, die advokaat, en ek weet vir 'n feit dat André lees vir jou intens. Hy lees alles wat op jou nee, ek weet hy het dit vir my gesê, ja, hy's op my groep. Ja. Roxie maak 'n interessante kommentaar onder Potty. Wat ek sien ek het nou okay, laat ek gou lees. Ek lees nou nie alles daar nie. So jy het vir Debbie 'n stikkend gesteek. Weet jy iets kom? Sy so stikkend, sy kan nie eens meer bedel vir kos nie, sy bedel nou net vir koffie. Die dag, die sien ek, sy vra, mense moet na Capitec rekening inbetaal, toe sê ek, ja nee, ek gaan vir mense sê, hulle moet na OnlyFans page gaan, of OnlyFans, whatever. Ek wonder hoe ver sou Debbie moet daar saak teen die staat, daar het sy ook 'n klomp geld gekry, daai, wat mense nie eens hof toe sou gegaan het, maar elkeen sou 10 miljoen wen, en ja. Here, waarmee die mense als daai was 'n baie groot probleem gewees. Ek onthou nou baie mooi, want kyk, hulle het vir die publiek gaan vertel, hulle gaan nou hierdie moerse, dis nou dit het te maak met COVID en COVID beserings, né? So hulle het vir die mense gaan vertel, hulle gaan hierdie massiewe class action en daar gaan elke persoon individueel vir sy besering. Daar bestaan nie so regsaksie nie. Daar bestaan nie so iets nie. So dit was in die feit klare leen gewees, né? En toe hulle gegaan, hulle het mense se geld gevat. Daar's ingesamel, ek weet dit as 'n feit. My vraag is, wat het geword van daai sake? Wat het geword van daai mense? Ons het hulle nie gedoen nie. Ja, daar was 'n prokureur wat saam met haar die goed was, maar hy het ook weggejaag. Ek dink hy het toe agtergekom waarmee sy besig is. Want wat sy gedoen het, jy sien wat Debbie doen. Sy sal na 'n politieke party toe gaan. Dan sal, nou kom ons kyk aan kry 'n naam. Potty, maar hoor gou hierso. Gerard vra, as Debbie jou meisie. My meisie. Here nee. Yes, jong. Ek my eerder nie uitbrei wat met al haar boyfriends gebeur het nie. O donder, nee, dankie tog. Daar's 'n storie agter haar boyfriends. Sy praat van 'n meisie. Ja. Hoorie, maar is ta man wat ek vra. Dis doodreg, Gerard, moenie worry nie. Maar wat sy gedoen het? Sy sal nou kom by 'n politieke party en dan sal Neil Armstrong daar staan.
Dan sal sy sê, o, lekker om jou te ontmoet, kan ons 'n selfie neem, maar neem jy nou 'n fotootjie? Dan sal sy hy foto op Facebook gaan plak. En oormôre, dan werk hy saam met haar. Sy en hy is nou besig met 'n ding. Dis hoe sy operate. En is op kaarte balans gesê ook. Okay, laat ek gou iets sê. Amanda vra, wanneer praat julle oor mediese nalatigheid en dokters en hospitale wat met moord wegkom? Ons kan daaroor praat. Dit is 'n baie goeie topik. Goeie ons Skalk. Ek het dit nog sommer die neergeskryf al. Ons gaan beslis iemand soek. Maar ons, ja. Maar dis 'n baie groot probleem, hoor. Never mind wat in die staatshospitale gebeur het, selfs in die private hospitale gebeur horribale goed agter die skerms. Nee, en ek dink dit moet 'n gesprek wees wat ons vir 'n hele aand hou. So ja, nee, ons sal vir julle laat weet. Wie ook al Amanda is, hou maar dop, hoor. Ons sal beslis daaroor gesels. Ja. Ek dink so Amanda, en dan kan ons selfs mense inkry wat so benadeel is om hulle storieetjie te kom vertel. Ek het so iemand, ek sal haar invite, want ons weet van mense. So ja, nee, dit is 'n baie interessante topic in elk geval. So ons kan dit uitsit vir 'n aand en daaroor gesels, want baie mense is daardeur beïnvloed, so definitief. Maar hoorie so, ek wil net sê Debbie, hoor nou hier's 'n pottie. Roxie sê Debbie was pottie se paddatjie. Nee, sy sê my paddatjie nie, sy's my voeltjie. Roxie, jy's baie oulik. Die voeltjie het ook 'n storie. Want sy het eendag vir my gesê, gaan speel voeltjie en vlieg in jou in. En nou voeltjie ek haar, want sy is in haar in. Ja. Julle daarom snaaks hoe hierdie mense so goed backfire op hulle, nee. Pottie, miskien kan jy net hiersof Gerard het ons nou hierdie vraag gevra, wie is sy? Hy probeer net verstaan waar almal inpas. Jy kan dalk net vir hulle sê dat Debbie het 'n saak gemaak teen jou en 'n vriendin en nog 'n vriend. Ons het al haar bedrog uitgewys op Facebook. En ek praat van groot bedrog, want sy het ingesamel vir kanker en vir baie opsies. Toe sy nooit kanker het. En op die einde van die dag, toe ons alles by mekaar sit, toe sy vir 4 of 5 verskillende kankers ingesamel. Sy het gesê die polisie het haar rug gebreek in 'n aanranding, sy het 'n moerse eis teen die polisie. Maar die dag wat sy deur die polisie geslaan is, het ons video's getrek in lives. Die volgende dag toe loop sy pennetjie regop op 'n live verby 'n ander ou, maar haar rug is gebreek. Toe wil sy ons stil maak op Facebook, toe gaan kry sy 'n interdik teen my en Hanley en François in die Kaap. Maar wat sou gebeur het daar is, ons sou nie geld gehad het om Kaap toe te gaan nie, dan sou die interdik toegestaan gewees het. En ek sou moes net stil bly en alles afval. Maar toe werk het nie so nie, ons vlieg af Kaap toe. En toe sy sien, toe stap ons haar in, en haar eerste fout was, sy het haar rolstoel by die huis vergeet, want sy het nie ons daar verwag nie. Toe verloor sy die interdik. Toe die saak uitgestel nog 2 keer, toe die hof gesê ons hoef eers af te kom nie. Die 3de keer, toe kom dag sy nie op nie, want sy kon niks wat ons gesê het. As sy gesê het, sy het 'n biopsie gehad, sy het geld ingesamel. Toe sê ons prokureur vir die hof, bring daai biopsie en bewys hulle verkeerd. En die laaste keer wat sy moes nou dit kom ingee, toe bly sy weg, want sy kon dit nie bewys nie, toe verloor sy met kostes. Nou die kostes kan ons nie van haar insien, want as hulle nou iets by haar gaan van, dan moet ek beslag lê op haar arme ou asma pompies, en ek kan nou seker nie dit doen nie. Okay, maar sê net waar sy kom sy vandaan? Sy is wat 'n aktivis of something Skalk, wat is sy probeer maak asof sy in die parlement is of something of ek was sy so aktivis geweest. Sy dan was sy besig met plaasmoorde, dan was sy besig met crime prevention, sulke goeders. Kyk, Debbie het op 'n stadium goeie werk gedoen. Moenie 'n fout maak nie. Ek weet julle verskil van my, maar Debbie het op 'n stadium baie goeie werk gedoen, maar ek dink op 'n stadium het sy te afhanklik begin raak van die almoese en die goed. En sy het groot sponsorships gekry, maar nie 'n fout maak. Sy het op 'n stadium met sy 'n voertuig gesponsor. Sy het groot sponsorships gekry. En ek dink dit het miskien op 'n stadium net vir haar begin sin maak om dan nou maar 'n bietjie oor die tou te trap en dan maar stout goedjies ook te doen. So ja, maar weet jy wat van my siening van Debbie. Maar vir die wat nie weet nie.
Dit was 'n fout. Vir die wat nie weet nie, Debbie kom al van jongtyd af met die bedrog, hoor. Sy was feitelik in Mauritius in die tronk vir bedrog. So Feitelik, ek het dit nie geweet nie. sy was in die tronk in Correct. Mauritius vir bedrog. Toe gaan trou sy daar met 'n ou wat se pa Ja. of ma Nigerian was of iets. Ek weet nie, daar's ook 'n storie, maar daar's nou niks fout daarmee nie, mag. Maar toe kom sy terug Suid-Afrika toe. Toe skei die ou haar. Maar nou, blykbaar Mauritius wette is, een ou kan nie alleen skei nie. Albei moet die skei deursit. En blykbaar het sy nie. So, volgens Mauritius wette is, ek weet jy moet daai goed gaan opsoek, ek sal daai goed gaan soek wat dit weer vir my uiteengesit het. Volgens hulle wette is sy vandag nog getroud met daai ou, want sy het hom nooit geskei nie. Hy het haar geskei, maar sy moes ook hom geskei het, om het wettiglik deur te sit. So dis, Ja, van is Campbell. Van is eintlik Campbell. ja, nee, en daai ou het 'n ander van gehad, is dit die Howard Campbell, hy was 'n Howard ou, dink ek. Ja, en sy is ook ons chommies met Abigail van Wyk. So, en hulle is weer chommies met Hannes Ja, hulle het Potterings. mekaar daar by die hof, maar sy het self weer gebedel daar vir airtime. Ja, maar jy sien ek het vir Debbie gelos op 'n stadium en ek weet jy het nog 'n byltjie met haar te slyp en is reg, Leonie. Ek het haar gelos want ek dink Debbie het agtergekom sy moet wegbeweeg van Hannes Lottering af. Hy probeer, Hannes het toe nou maar net probeer want Debbie het wel baie groot gevolg op Facebook, sy het groot groepe. En Hannes het gedink hy gaan haar gehijack kry om haar groepe teen ons te draai. Wat hy op 'n stadium reg gekry het, hy het presies dieselfde met daai ander ene van Louis Liebenberg hulle se groep ook ons probeer. En ek dink Debbie se oë het oopgegaan rondom Hannes. Sy het in geval heeltemal sy het haar afgesonder van hom en hulle het op die stadium met hulle nie meer kontak met mekaar nie. So ek los haar. Ek gaan nie vir Debbie weer aanvat nie. But hey, be my guest as jy wil. Dit niks met my te maak nie. Nee, wat ek wil sê is net, sy het skade gemaak, sy weet wat se skade, wat nie teruggetrek kan word nie, wat nie gefiks kan word nie, dis my probleem met hom. Jy weet, Debbie moet net, soos ou Anthony Hall gesê het, repent, en 'n ou kan vergewe. Shame, ek wil nou nie, ek gaan nou ou Ann Strydom se naam noem. Ek en daai vrou het mekaar gehaat, soos ou Susan julle haat nie. En eendag, ek bloks ook oor haar oopgehaat en goed, en dat is verskriklike goed gesê, maar sy was onder die invloed van 'n ander ou gewees, wat sy naam ek nou nie wil sê nie, hy sal pedofiel dood. En ek sal so ver gaan om te sê, net Debbie moet repent, Hannes Lottering het al opgesteek om hy interdikte teen ons te kry. En ons sal uitkom, ons het nie geld teen, nou sit sy en hy het dit gedoen, ek weet dit is 'n feit, hy het dit gedoen, ja. Ja, dit was Hannes wat probeer is dit. Ja. En toe kom en ek weet nie hoe dit gebeur, of sy my gebel het en of ek haar gebel het. Kom ons sê maar ek het haar gebel, ons gee haar maar die benefit of the doubt. En ek het verskriklike groot bloks oor haar opgehad, en ons praat so, dus sê ek, ag, en moenie vir my sê sorry nie, ek sê nie vir jou sorry nie, ek haal alles af, en is verby. Dieselfde moet daai ander laitie, wat, sy is ook op TikTok, ek het sy goed afgehaal, ek het die meeste van Anthony Hall se goed afgehaal, hulle moet net praat en eerlik wees, maar hulle is ons nou trots, maar nou gaan dit so ver, laat my goed gaan gelaai word, waar hulle gaan kom sorry sê, en is te laat, ek kan dit nie meer afhaal nie. Presies, en die ding is net, soos met Debbie byvoorbeeld, as sy net sal uitkom en sê, weet jy wat, dit is wat ek gedoen het, sorry, dan los ons al uit. En selfde met Abigail van Wyk, as sy kan sê, luister, sorry, ek het gelieg oor julle op nasionale TV, dan sal ons al uitlos, maar hulle wil nie. Dan moet hulle maar kry wat kom vir eendag. Ja. Iemand En het dit is soos Roxy gesê, hulle sê, wie Potty, jy is so ongeskik en so groot, en jy hou nie jou bekkie, jy skrik vir niemand, maar waar kom jy aan die kleine hartjie? Ek het een van die kleinste hartjies op aarde, ek hou nou saam met mense op 'n ongelukstoneel hou. Ja. So ek is nie hierdie ou wat hulle glo ek is uit Hannes Lottering se mond uit nie. Ja, nee. Hy het ou swaspes vegter, maar ja, hy moet maar op my longe kom skyt. Dis die ander ding, het lyk my al hierdie haters wil net skyt, want die ou in die Kaap skyt in die muur en Hannes skyt op my longe. Dis maar kakspul.
Ek wil nou net hieronder sê, Roxy, 'n mens het nie 'n probleem met enigeen wat geld maak nie, maar mens lieg nie iets soos kanker nie, of soos enige siekte nie. Dis regtig baie sleg. Dan vra sy Potty, wie vertel jou daai? Maar ek sou nie seker met wat nie. Wat vertel my nou wat, laat ek kyk hierso wat hulle is Potty, vra. wie vertel jou daai? Maar ek weet nou nie waaroor jy gepraat nie, ek kan nou nie onthou nie. Ja nee, ek weet ook nie waaroor van daai. Ek dink dit het te maak met iemand gaan nou sommer jou hart uitdruk en jou keelstrot uitdruk en daai goeters. Nee, die klein hartjie. Die klein hartjie. Nee, baie mense dit al gesê. Hier was 'n koerantartikel van die kaptein, die groot kaptein met die klein hartjie in die Herald gewees, waar hulle my en 'n brandweerman afgeneem het waar ons 'n meisiekind so vasgehou het en saam met haar gehuil het op 'n ongelukstoneel. Ja, maar Potty, ons het jou ook nou leer ken, so ek kan dit sê. So. Ja, nee, ek is 'n baie softie, regtig. Maar jy vat nie kak nie. Nee, moenie op my trap nie. Ek kan vir jou 'n ding vertel, hoor. Hannes Lottering het gemaak dat jy jou lewe verloor het. Ek sê dit vir jou direk. Onthou voor ek vir jou leer ken het as die persoon wie ek jou nou ken, het ek regtig al die goed geglo wat van jou vertel is. En daai goed, ons weet mos nou, het direk van Hannes Lottering en dit was nou nog 'n groepie van voor hierdie tyd. Ons praat nou van 20 jaar en 25 en 30 jaar terug. Daai goed het direk van hom af gekom. En toe het hy ons nou een dag op 'n video sit en hy daar so by Amanda se meentuis, waar hy toe ons nou herken en gesê het. Hy het foto's van jou gefotoshop. Hy het dit op YouTube, dit was sy grootste fout in sy lewe. Ja. Want daai video daai video het ek vir weermag groepe gestuur waar hulle my heavy uit mekaar uitgetrek het. Want ek het fucking terroriste se ore afgesny en ek het sokker gespeel met hulle koppe en ek het sommer 15 koppe huis toe gebring alleen as ek hulle gaan jag het. Dan stuur ek daai video vir hulle en dan laat weermag veterane groepsleiers my om verskoning gevra deur daai ou. Laat daai poste laat deur gaan dit. Het jy ook goeders te doen gehad met ore vir my? Ja, die ding van ore afsny. Dis 'n ou tema. Daai van ore afsny is 'n ou tema. Jo. Daar was nooit sulke goed nie, man. Ek sien hier so Roxy sê, ag nee man, jy's pleinweg ongeskik. Roxy, jy kan nie so met ons gaste praat nie. Ja, ek is storie van ore afsny. Potty sal nou baie mooi weet waarvan ek nou praat en ek wil nou nie die grensoorlog nie en die Bosoorlog en die goed bespreek nie, maar daai ding van ore afsny is nie 'n nuwe tema nie. Dit word algemeen, dit word ore afsny en 'n momento vat op 'n slagveld is niks nie. Nee, dis nou maar, dit het ons maar opgekom in ons saak ook. Ek wil nie te veel sê nie, maar ja, dis nie 'n nuwe storie nie, dis nie 'n nuwe tema nie. Maar wys jy hulle stories oor en oor. Korrek. Ja, hulle is seker. En dan nou ons live van vanaand. Hulle sien uit die hele week na wanneer ons live hou. So môre het hulle of vanaand sommer al het hulle heel nuwe materiaal. En dan sê hulle nou hulle sê nou weer hoe hulle dit nie kon kyk nie. Dit is so presies. Ja, hulle kom sê hulle het dit nie gekyk nie. So. En dit het hulle so irriteer, hulle kon net 5 sekondes daarvan uithou. Maar dan neem hulle foto's van hoe jy jou mond skeef getrek het of my oog gewip het of ietsie. So, dit is weird. Ek kon net en whatever. Ja, en ons borskaste en alles. Wat drink ou vir as jy baie opgooi? Wat nou sê weer, Potty? Wat drink jy vir baie opgooi? Nee, weet nie. Nee, ek weet ook nie, want hulle moet 'n oorvloed daarvan hê, want hulle kyk mos net 3 minute aan kots hulle. En ek meen ons is nou al 'n uur aan die gang. Nee. Ek dog jy het iemand daar wat siek is. Nee. Hoorie maar julle wat daar toe ons eerste keer live saam met jou gedoen het, die eerste 2 keer het hulle ons nou verskillike gedreig hoe hulle nou jou man gaan bel en al die goed wat hulle nou uit jou verhoorde teen jou nou opgediep het en wat het toe nou daarvan gebruik? Het iemand ooit jou man gebel?
Nooit, niemand nie, en ek het vir hom dit vertel, toe sê hy, dis gaaf, hulle kan hom maar bel. So hy kyk so nou en dan hierdie live, so hulle kan hom maar bel. Sal gaaf wees. Pateties, hoor jy werk, dis nou pateties. As daar nou een persoon is, vir wie ek het onbreekbare respek vir Erna. Ek ben Erna is nie 'n persoon waar jy 'n verlede gaan opgrawe nie. Daar is nie 'n grams in daai kas nie. En dit was my so belaglik opmerklik dat hulle selfs gaan agter Erna aan. Sy is nou hierdie rooi beklede vrou wat nou hierdie verskriklike verlede het en hulle gaan selfs na haar man bel. Hoe lank is jy getroud? 40 jaar? Ek weet nie, ek vra. Ja, 41. 41 jaar. Verstaan jy? Ek meen as daar verlede was sou Johanna seker al een of ander stadium uit iemand uit sy mond gehoor en die was nou ietsie gewees. Verstaan jy? Dit is definitief. Maar dis nie die milieu waar hierdie mense kom. Hulle sit self met hierdie graaftes in die kas. Suzanne kan nie slaap nie, sy kry nagmerries oor die goed wat sy aangevang het en dan moet dit nou geplaas word op mense soos jy. So ja, dis nou maar my Ja, en die enigste wat hulle dan het na dit is om te sê my oog spring of hulle is nie ewig groot nie of my neus, hulle het daarom nog niks met my neus gesê nie, maar hy is nie heeltemal reguit nie. En ek praat stadig. Sulke goed, en dieselfde moet julle gaan na jou persoon toe, hulle is lelik, hulle is baie lelik. Hulle raak persoon. Kyk vir Roxie hieronder, julle laat my nou kliphard lag en ek is 'n ernstige vrou. Wel ek is bly ons kan jou dan laat lag. Ja, Roxie, jy moet eintlik in die boksie kom klim op 'n dag. Ja, eendag op 'n Terwyl ek dit sê, ja, en terwyl ek dit sê, almal wat hier in die live is, as iemand dalk wil in die boksie kom klim en vir iemand 'n vraag vra, is julle regtig baie welkom. Druk net op hierdie rooi en pink mannetjie hieronder en dan vra julle om 'n boksie te kry en dan kom gesels julle saam. Ek sien het iemand opgeklim met die naam van Debs, die celeb. Ek dink daarom nou nie, dis die Debbie wat ons hier bespreek het nie, hoor? Nee, sy moet sommer inklim met sy kom reg. Nee, dis nie die Debbie wat ons bespreek het nie. So Debs die celeb, ons het nie vir jou bespreek nie. Ons praat van Debbie self. Hallo Debbie. Debbie Els. Kom ons kyk of ek gou 'n foto van haar kan kry. Oh my word. Dan kan ek tog net vir mense wys lyk sy. Laat ek net gou 'n disprin sluk. Kom ons kyk. Maar ek het iewers 'n foto hier van haar. Ek moet nou net bietjie ver terug scroll. Maar ja. Roxie het nou net opgewonde geraak oor hierdie een wat opgeklim het. Ja, maar ons almal het dit genotis. Ja. Ek nou net mense terwyl jy soek aan die mense slim agter hulle keyboards. Ek kom nou hier aand op 'n live af van ou Cathy Scrooby. Ek is ook lank betrokke met daai vroumens, ook bedrog en vervalste bankdokumente en vervalste prokureursbriewe en goed. En sy nooi my nogal uit na 'n live toe en sy het nie geweet ek is die perde by nie. En ek klim aan en ek vertel haar wat sy gedoen het. Laat daai vroumens wat so slim is agter 'n keyboard so stil is nie, sy het nie 'n woord om vir my te sê nie. Lekker. Ja. Gerard vra jy moet net gou waarsku voor jy die foto wys Leo nie. Ek sal sê as ek die foto gekry het. Dan sal ek julle wys. Ag man, laat ek dit sommer gou wag, ek kan dit iewers kry. Laat ek gou gaan kyk. Ek hoop so. Ja, die mense. Ja, laat ons net Wat die waai is wind regtig nie by julle nie. Niks, is 'n stil aand hier by ons. Jessie, ek hoor hom hier buite hoe waai hy. Ja, hy's lekker stil. Ja, ons het ook nou wind, maar ek dink ons gaan reën hê, dis lekker reënwind hierdie. O, okay. Hoorie, ek wil julle gou vertel die week wat gaan gebeur. Ons gaan my dogter gaan volgende week daar in Mosselbaai die Ironman doen. Eish. En vandag, dis die eerste keer wat sy dit gaan try, sy oefen nou al lank en hulle kyk YouTube en hulle eet reg en hulle oefen reg en alles. Nou ry ons van die dorp af terug vandag, nou sê my man, hy wonder daarom wat
wat is dit wat 'n mens ooreed om so iets te gaan doen? Want dit is 'n vreeslike verklomp en om nie net te swem nie, jy moet hardloop en nog fietsry. So ja, ons is vol hierdie week wat kom op pad soontoe om bietjie vir hulle te gaan kyk. Nou sê vir ja, nee, maar sy sal dit doen hoor. Nee, sy die karakter om so iets te doen hoor. So nee. Ek dink nogal sy Sy sal. baie sterker van ons kant af. Ek het vir haar boodskap Erna, né? Ja. Sê vir haar sy gaan 'n paar keer op daai ding voel om te quit. Dit gaan kom. Ja. As sy daai bicycle trap nee, en sy ry en sy raak moeg en sy dink aan quit, dan moet sy vir haarself sê, want dit is alles in die kop. Sy moet vir haarself sê, okay, ek gaan nie die bicycle quit nie, ek gaan die swem quit. Dan moet sy klaar maak, ek gaan swem sy, en hy swem gaan sy wil quit. Dan moet sy vir haarself sê, okay, ek het nou die bicycle gemaak, ek gaan nie die swem quit nie, ek gaan die gewigstoot quit. Dan kom sy by die gewigstoot en dan, so moet sy sê, ek gaan nie nou quit nie, ek gaan op die volgende ene quit, en het bly by die volgende en sy sien dat sy klaar. Ja. Jy moet 'n sielkundig, jy moet jou mind moet reg wees vir so iets hoor. Ja. Roxie, ek sien nou hierso het Gerard vir jouself geantwoord. Dit is sy naam is Gerard en hy's van ons eerste live al is hy hier elke keer as ons 'n live het. Ek sal vir Oscar Pistorius ook groete sê, Roxie, as ek hom daar raak loop. Ja, sy's 'n pittige vrou hierdie, hoor. Ja, maar net die been afraak nie. Hoorie, ek het daai een gewys van Debbie, maar dit is nou al wat ek nou van haar kan kry, maar daar is beter foto's wat ek van haar het. Maar ja, kry dit nie nou dadelik nie. Ja, maar dis ek nog vir jou sê. My beef met Debbie gaan suiwer oor die feit dat Hannes Lottering haar groepe probeer kaap het. So ek het nie reg met haar beef nie. Leonie, ek verstaan heeltemal wat jy bedoel. Ek wil nie besigheid hier bespreek nie. Maar ja, daai aspek is ook. Hulle het ook probeer om vir Debbie te kaap om finansiële skade te maak. En hulle het vir haar gekry dat sy amper vir haarself in 'n baie diep gat gaan ingrawe het. So ek gaan dit nie vanaand bespreek nie, maar ja, ek dink Debbie het maar net op 'n stadium met ons, nie noodwendig met Potty en vir Potty en vir die res van sy span had sy natuurlik soos pes, maar met ons, ek weet nie, ek het vir Debbie gelos, ek gaan nie verder met Debbie sware kry nie. Sy hou haarself op haar plekkie en ek hou my op my plek en dis dit. Ek sal haar nog uitlos for the time being. Ja. Ja, sy maar vir Abby van Wyk, nee vir haar Groot vir haar kan hoor. Nee, vir Abby van Wyk Groot, ek meen sy het so ver gegaan dat sy daai prokureursklerkie opgestel het en opgesteek het en gehelp het om vol kriminele klagtes teen my te gaan lê. En die hele media kampanje het my gevoer, het selfs op die social media, nee, sy gaan kak. Nee, wees verseker, ek gaan nie met haar ophou tot haar niks oor is nie. Totdat sy dit nie admit nie, los is haar nie uit nie. Nee, ek weet nie, ek het vir haar, nee, ek het vir haar 'n hand van vriendskap uitgereik, 2 keer, ek het 2 keer gesê, just play open cards en kom praat met my, en sy het haar gat daarna afgevee, en sorry, daai offer is van die tafel af, Abby, daai offer is van die tafel af. Jy weet, ek haat niemand nie. Rarig, ek het nie 'n issue met een van hierdie mense en hulle kan my nou bel, ek het rarig geen probleem nie. Met wie ek wel 'n probleem het is met Hannes, want hy het my kinders betrek. En met Kakebeen Marie, sy moet my nie eens bel nie, want ek gaan die foon in haar oor neersit. Enige iemand anderste nie, welkom om my te bel. Ek gaan saam met jou heilok as ons vrede gemaak het. Maar hulle moet weet waaroor dit gaan, nou net bel om hulle goed af te kry nie. Dis ook nie so maklik nie. Jocelyn, jy het my uitgevang as ek, hoor, en ek is nie verveeld oor ek dit doen nie. Ek moet seker net my klank afsit. Jammer tog. Gerard en Abigail van Wyk is 'n prokureur. Is Abigail. Ja, is 'n prokureur. Kom ek share vir hom, kyk of sy kom. Abigail. Ja, sy was 'n junior prokureurtjie gewees. Sy was 'n junior prokureurtjie destyds, dit was daar tydens COVID. Ek gaan nou die hele storie weer bespreek nie, maar die lank en die kort is maar net, daar was goedjies wat gemaak het dat ons nie van mekaar gehou het nie. En toe het sy ongelukkig betrokke geraak waar sy 'n prokureursklerk
met ander woorde 'n artikel klerk van hulle opgesteek het om dokumente by Leonie se huis vir my te kom probeer afgee en 'n insident uit te lok. En dit het gelei tot kriminele klagtes. Hulle het my aangekla dat ek die prokureursklerk fisies aangerand het en iets soos 80.000 of 90.000 wat ook al se skade gemaak het aan haar kar en haar selfoon, mense klomp stront alles nie. Ek was gearresteer, ek het in die selle gaan sit in wat is daai polisiestasie Leonie daarbo in Mountain View? Hercules, yes. Hercules. Yes, ek was daar vir 'n paar uur. Gelukkig het die aanklaer toe ons my aanklaerborg gegee, anders het nog nag in die sel ook geslaap as gevolg van die klein snot. En ja, ek moes vir 2 jaar lank moes ek hofloop om my onskuld te bewys en eventueel is die hof die staatsweergawe heeltemal verwerp en in terme van artikel 174 vir my vryspraak gegee. Ek hoef nie eens op die nonsens te antwoord nie. Intussen tyd het Abby gegaan en sy het toe op carte blanche vir die hele Suid-Afrika vertel hoe daar bedrog, nou soos weer terug by bedrogsaake teen my is. En die storie nou van die prokureursklerk, hoe ek dan nou 'n vrou aangerand het, ek weet nie wat 'n klomp nonsens alles nie. So ja, nee, ek het baie beef met haar. Ek het baie beef, sy was later betrokke by sekere goed rondom my kinders ook. En ek weet vir 'n feit, sy was betrokke met die opstel van hierdie volgende stel valsklagtes waar ek Leonie toe ook gearresteer is. Hoor is so Erna, Potty? hoe kan 'n mens iets? Hoe pin jy? Weet jy, ek dink nie jy kan dit pin in wanneer daar boksies is nie. Is net as ons 2 dae of as jy alleen op 'n live is. Dit het ek nou al gehoor mense sê. Roxie sê net hierso Gerard vra vir Potty sy blog se link, dan gaan kyk jy daarop wie is al die mense. Dis Ja, moeilik, want ek is op die As jy hom hierso kan share, gaan dit baie gaaf wees. Ja, maar ek is op die foon, dis nie op my foon nie. Die maklikste is gaan op Facebook en my naam hier die perde by. Soek net die perde by op Facebook met hierdie prentjie, die groep. En join daar, alles is daar. Okay, cool. En dan wou jy vra Erna? Jy wou vir Potty iets gevra het. Praat Erma met haarself. Jy's gemute. Dis van Roodveld. Ek het nie geweet ons het doofstom mense hier in die comments nie. Ek wou vir Potty ook sê van die link wat hy moet opset. Ja. Okay. Dalk moet ons net met ons volgende live te doen. Ek sal ook kyk of ek hom kan save op my foon en dan kan ons hom volgende keer opsit. Dan kan almal gaan kyk waarvan ons praat. Ja, dis 'n goeie idee. Ja, definitief. Ja, want ek meen Gerard kom ook gereeld, so dan kan en ek meen die mense wat ook gereeld hierso kom oorwys, dan kan hulle gaan kyk waar gaan dit. En ek meen dan kan hulle mooi nou eintlik verstaan. Want ek meen Potty se goeie sit dit mooi uiteen. Kan ek gou vir julle wat hier kyk, gou ietsie vertel. Kyk daar bo langs Leonie se naam, LVDM, is daar 'n haartjie. As julle daarop gaan klik, dan vra dit, julle moet net 1 haartjie of 'n ding stuur vir haar. En dan word jy 'n fan club member. Dan elke keer as sy live kom, of enige iemand wat julle wil, en julle klik op daai haartjie, dan kom daar 'n hele skerm op waar jy kan bonusse kry, jy wat die kyker is. Dan gaan klik jy daarop, jy kry points, en dan kry jy elke keer points wanneer jy in haar live is, en wanneer jy kommentaar lewer, en wanneer jy wat ook al doen. En so maak jy points by mekaar vir jouself, en dit help weer om haar live te promote, sodat baie mense dit kan sien, hoe meer julle dit doen. En dan die ander ding is om so op die skerm te tap, en dan kom hier mos sulke hartjies. Sulke hartjies hier langs die kant op. Ek gaan nou gou dit doen. Maar dankie Erna, ek het nie geweet nie, van die hartjies. Ja, en kyk, as jy op Leonie se gesig klik, daar's my vinger nou voor, dan kom jy sulke hartjies langs die kant regs op, dit tel by, daar onder haar naam staan die hoeveelheid. Dit share ook soort van die live, dit maak dit dat die mense gereeld inkom, as hulle daai hartjies aanhoudend sien. Dis hoekom ek baie keer hierso skryf, tap and share. Dit help om die live te share, sodat die meer mense inkom. Ag, dankie Erna, jy's hoor nou net daarso.
Jy's nou weer slim vanaand. Ek moet 'n bietjie dit promote hierso. Ja, wel ek het eers hierdie goed geweet, nie so dankie. Popular live. So kom jy raak jy live populêr en lok ons meer mense. Botie, jy kan dit ook doen. Ek sien Skalk het dit klaar gedoen. Skalk nou, al ding is voordat die live eindig, moet mens op daai hartjie gaan klik en al jou points claim, want jy kan nie dit claim in 'n volgende live nie. Dit verval wanneer die live klaar is. So dis hoekom almal sê net gou dankie en dit hang so 'n bietjie aan en dan kan almal hulle points gaan claim. Eintlik het jy al, want hierso is Vanessa is nommer 7 in jou fanklub en Skalk is nommer 8. So dit help net die creators baie. Ja, nou gaan ons ryk raak van hierdie live. Dankie Erna man. Is reg. Hy 2 sent gaan nou inkom. Ja, daai sente. US dollar sente gaan inkom. Dis nie baie nie, maar dit help net die creator om bietjie veld te wen, laat mens nog voete in jou live kry. Ja, die haatgroep sal ons nou sê, Janje, hulle het nie geld nie, sy wil geld maak. Well, why not? Hallo. So, ek meen, mense ja, het presies. Op TikTok, so, why not? Ja, hulle kan maar sê wat hulle sê, I don't care. Wel, ek vra eerder 10 sent voor ek vir Absa moet gaan sit. Roxie, ja, mens kan dit net met die host alleen doen, want haar naam staan daar bo, dis net sy wat 'n haartjie het. So as ek nou weer op my page gaan, dan gaan daar by my 'n haartjie wees, dan kan jy dit weer by daai een doen. So jy kan dit net met die host doen. Okay. Magtig, nou het ons sommer slim geraak, hoor? Ja. Want ek het nie geweet nie, want Roxie het ook nou gevra, moet mense dit, mos die host alleen doen, ja. So jy het nog geantwoord. Ja. Awesome. Yes. En nou is ons ook bietjie slimmer. En so leer ons. Wat ek sien of ek het reg kry, join fan club. Send one. Ja. Wel, ek moet nou iets exchange hierso. Hallo Charles. Ja, dis al ander ding jy exchange die eerste. Confirm. Het ek nou live rewards? Ek is nie seker, jy moes al gekry het. Jy moes al gekry het van die lives wat ons al gehou het, want dit kos min, ek dink dit is soos 1 coin wat jy gebruik om dit te gaan doen, en daarna kry jy net points, gaan update jy net heeltyd. Charles, wie is die 2 stouters wat jy van praat? Hi, ken jy hom? Nee, Charles is 'n vriend van my, moenie worry nie. Okay, die 2 stouters, so dis julle 2. Ja. Nee, magies. Okay, daar sê ek nou op en toe sal nou sommer 'n paar goed wat opgekom het wat ek moes claim ook en toe claim ek het nou het ek nog meer punte. Ja, dit claim gedurig, so wanneer jy comment hier onder tik ook, dan kan kry jy ook. Okay. So jy moet maar net, ons gewoonlik voordat die live stop, dan sê al die hosts, gaan kyk gou by julle hartmies, doen julle hartmies, dis hoe hulle dit noem, en dan moet gaan klik almal gou en claim hulle goed en dan stop die live. En dis net so miner bot nie, as jy weer jou miner oopmaak en sê dan net nog 'n klomp geld vir jou. Ja, jy het niks gedoen nie, dit is net daar. Ja. Erna, moet ek ook enigiets claim voordat ek van die live afgaan? Nee, jy gaan nou nie, as jy nou by my gaan, dan, jy kry nou net al daai, jy gaan sien op jou notifications, gaan dit wys, wie's nou allemaal op jou fanclub, en hoeveel het punte gekry en wat aangaan, maar jy hoef niks nou te claim nie. Okay, cool. Okay. Wel, ek het nou Charles sê, julle maak net drama. Hoor nou. Wie sê Potty? Ek sien nou hierso hy goed wat ek gedruk het, dat ek sommer uit fanpoints gekry, maar ek is nou op jou hartjie. Ja, dis reg, maar jy kry, as jy daarbo gaan klik, dan kry jy die points. Okay, so Skalk, ek het so pas vir jou vrou 'n hartjie gestuur van 2 sent, hoor. Baie dankie vir daai 2 sent van, baie dankie. Ons gaan vir jou 'n rekenaar skenk, hoor.
Ag, baie dankie. Nou moet ons oppas, want nou gaan ek verlief wees op haar of aanlê. Ja. Volgende wat ons nou gaan hoor. Julle, ek sê dieselfde as Charles hieronder, regtig, Leonie en Skalk, wees net lief vir mekaar en moenie worry van al daai haters, wat hulle ook al sê van julle nie, want julle weet wie julle is, en dit kan net so bly, julle weet wie julle is, julle weet wat is waar en wat is nie waar nie, en ek ken julle nou al lank, en Potty ken julle, en ons weet, julle is goeie mense, en moenie worry oor die res nie. Ek is net so spyt, dat julle het nog nooit ooit regtig rustige getroude lewe gehad nie, want die haters gee julle nie kans nie. Regtig waar. En dit maak my hart seer. En hulle het vir julle baie skade berokken. Baie, nie net finansiëel nie, maar persoonlik en fisies in die kinders en alles. So, maar dit gaan tot 'n einde kom. Dit gaan. Charlie, ek gee nie toestemming, jy kan maar 'n hartjie vir my vrou stuur, hoor? Maar die ding is ook, is maklik om so te praat, maar as jy in die ontvangkant sit, soos ek ook, nee, is jare al wat ek hierdie met my kinders slaap en my vrou moer as sy nie toestemming gee nie en hy tipe van goed. Iewers moet ek terugkry. Ek is 'n ou wat glo in terugkry en al hoe ek hulle kan terugkry, 'n hofwerk, ek het al hoeveel dockets gaan oopmaak, het word net genolie, is op my blogs, want daai goed gaan vir ewig gaan lees, so dis my manier van terugkry, want ek weet, ek gaan eendag eers meer daar wees, dan gaan iemand lees wat hierdie mense van my gesê het, ek meen, kyk hoe mooi praat hulle, maar hulle gaan op geheime groepe, en dan lê hulle ons lives uit, met die vreeslikste woorde en tale wat jy kan kry, hulle moet net hier op 'n ander live klik, daar's duisende lives nou waar mense mekaar se pees en goed vloek. Gaan luister, dis waar jy hoort, man. Hoekom wil jy hier by ons kom kots wat nou net lekker gesels en kuier? So ons moet terugkry. Nee, dit is so, ek is weer Skalk sal vir jou sê, soort van 'n voorstander om stil te bly en dit te los. Maar, en ek het dit vir, Skalk, ek het dit eintlik vir jou ook al gesê, lank terug, bly liewer maar net stil. Maar dit werk net nie. Dit werk nie, jy moet nou maar net terug praat en kry. Ja, as jy stil bly, het jou vrou jou weer gelos en jy het met 'n rooi kop man ingetrek. Ja, dan is ons weer geskei en dan het ek weer gey geraak en ek weet nie wat alles nie. Ja, die wonderlikste stories oor daai rooi kop. Ag Charles, ek sal vir julle altoe ietsie bring, hoor. Ja, nee. Ja. Dis baie lekker as mense vriende begin inklop ook, nê? Ja, lekker so gesels. Maar julle gaan nou nie elke keer hierdie snert hoor oor haters nie. Dit raak ook nou afgesaag. Ek meen, ek wil hulle net vertel waarmee ek besig is en wie is waar en wat. Maar hulle weet dit ook al nie, maar die goed is so dig, dit dring nie deur nie. Maar eendag is eendag, gaan hy walletjie breek hoor wat ek vir julle sê. Ja. Verseker. Hulle dink regtig hulle is God's gift to mankind. Oppas as hy gift platform. Potty, ek weet wat in die baie nabye toekoms vir 'n hele paar van die balhoriges op daai groepie voorlê. Hulle gaan nie die einde van die regstappe wat teen hulle opgestel is, hulle gaan nie weer die einde daarvan sien nie. En dis nie 'n dreigement hierdie nie, dis nie as ek vir daai regstappe gaan instel nie. Ek wil nou nie te veel sê nie. Ek weet presies waarvan ek praat, want anders het op een van die groepe waar hier goed bespreek word. Maar die dag kom en hulle gaan huil. Hulle gaan huil, hoor. Daar vir 'n geruime tyd is daar baie huiswerk gedoen om te sien presies wie waar mekaar skakel, waar mense se bates is, hoe hulle getroud, waar is hulle huweliksvoorwaardes, kontrakte, al daai goedjies, al daai werk is gedoen. En ja, dit het lank gevat, maar ons is, ek sou sê, ons gaan waarskynlik voor die einde van die jaar gaan ons aksie sien. En dan gaan jy sien hoe sit en huil hulle. Want dan is dit te laat. Ek sal net like om te weet wat die rede is. Want kyk na daai vroumensie by my was en daai vorm laat teken het, toe sê ek, jy moes na ons regsdienste toe. En hulle het 'n bietjie vuur gemaak onder dit, laat hulle my so gevang het, laat ek eintlik die saak afgesluit het nog voor hy begin het, die ondersoek. So daai goed is terug op die
ondersoeke. Maar daar word reguit vir my gesê, wag tot na hierdie saak. Ek weet nie wat die rede daarvan is en hoekom nie. En weet jy nou die dag weet hoe hierdie kommissie van die parlement wat nou aan die gang is. Toe sit hulle daar e-mailadres van mense wat korrup is as jy wil klaar skryf vir ons. Ek het goed tot vir hulle ook gestuur. Ja. En almal sê vir my wag tot hierdie saak klaar, so dit kom iewers uit. Ons sin is kalkuleer nie so goed. Ek kan dit nou vir jou sê. Onthou ek kan hierdie goed ook nou maar nou sê. Daar is klagtes gelê teen Hannes en sekere van die mense conspiracy to commit murder. Dit gaan oor daai waar hulle beplan het om die huis op te blaas en te skiet en goeders. Daai saak is lewend. Daai saak is lewend. Daar word op hierdie stadium gepraat tussen die DOV in Bloemfontein en die DOV in Gauteng en watter jurisdiksie die saak gaan aangekla word. Daai goed te staan. Hulle dink ons mag grappies daaroor, maar hier waarna ek hier verwys het wat ek sê Erna weet waarvan ek praat. Dis goeders heeltemal non-related aan Skalk en non-related aan Leonie. Daai goed gaan voort en is meestal soveel regtig daar gaan kriminele klagtes wees, maar teen hierdie spulletjie, die haatgroepietjies, miskien Suzanne sit miskien met 'n kriminele probleem. Hulle gaan nie krimineel daar gekla word, dis soveel. Maar die kriminele goed wat in die ander boksie is, die boksie van Skalk en Leonie, ek dink ons gaan wag tot omtrent seker so Maart, April volgende jaar as hierdie saak klaar maak en dan gaan die kakspad. Ek ben Leon het vir my die onderskoolbeampte het vir my so verhoor gesê, Skalk, wees jy rustig. Wees verseker jy gaan mense aangekla word van dwarsboom van die reg en van my en regsverwysing. Hy het vir my gesê dat die onderskoolbeampte wat my ondersoek dit vir my sê. Hy sê dit vir my, Skalk, wees jy net rustig. Jy weet, daar gaan stappe geneem word. Nee, ek het nou die dag vir sy bevelvoerder 'n boodskap gestuur. Dit is ek ook al 2-3 maande terug. Nie baie, toe was dit nie baie goed nie hoor. Hy gaan nooit weer terug werk toe nie. Ja, hy is baie siek. So ek weet nie. Ek weet nie wie ondersoekbeampte in julle saak gaan word nie. Ek het 'n vermoede, maar volgens my en ek wil ook nie te veel sien nie, maar Leon is baie siek. Hy ernstig. Ja, maar onthou hy is nog steeds daar. Hy is nog steeds daar. En hy is net so 'n goed kop. Ek het ook geen probleem met hy nie. Ek gaan nou die ou se naam hier bekend maak nie, maar Leon se naam kan ons nou maar noem want die haters het sy naam oral versprei en dit was al in koerante gelees. Dis reg, ja. Maar hy sy partner is daar en hy is 'n baie goeie polisieman. So ja. Want Leon se woorde in die hof was aan my toe ek vir hom sê kom ek en jy 'n bietjie gaan gesels. Toe ignoreer hy my mos die eerste keer. Toe sit hy daar met so blou broek agter julle. Toe weet ek nie so lyk hy nie. Iemand het vir my gesê dis hy daai. Toe sê kom laat ons 'n bietjie gesels. Toe sy moet 'n baie houdingagtige lyf is ons haar uit en ek het gesê luister hierso kom ons is sommer stryd vir. En ag Here ek en hy en hy sit op hy bank gaan sit en ons het tot oor ou Gert van Rooyen want hy was besig om dit ding daar ook. Toe sê hy vir my potjie my grootste fout was dat ek nooit gery het en jou kom ontmoet het nie. Dit was sy woorde aan my. Wow. Want toe het hy mos nou gehoor wat hierdie ene van my sê en wat daai ene van my sê en wat hy Durban uit van my gesê word en wat 'n prokureur daar wat 'n watta was vir hom gesê het. Sy woorde vir my, dit was my grootste fout in my lewe. Ja. Ek wil hierso sê, okay, wag nee. Erna, ek gaan gou-gou vir jou 'n WhatsApp stuur. Julle kom op hierdie fokkie voeltjie is een van die haters, né? Okay, dis wat ek vir jou wou sê. Ek al weer eens 'n voeltjie. Boodskapie stuur. Ek snipe hulle sommer waar ek hulle sien. Weer eens 'n voeltjie. Kom dan snipe kom. Okay. Ja, hulle lyk hulle kinders in 'n voeltjies en goed. Ja. Eerlikheid. Sien hulle sommer. Ja, hoor, ek gaan nou hierso wegstap. Ek moet ons telefoon op 'n charger sit. So ek gaan nou my kamera ook afsit. Maar ek het nog steeds deel van daai hoor. Sit jou kamera af terwyl jy loop. Nee, ek gaan nie. Laat hulle tog nou sien hoe lyk hierdie klein huisie wat net so klaar het. Nee, nou sit ek hom af. Ek wil nie vir mense daar sny hulle so pas en dit niks om oor te praat nie. Ja, nee, hulle moer. Hulle kan nie eens inzoom nie. Ja, ons is skalk as jy reg is en sal ek vir jou kamera aansit.
Nee, maar moenie nou weer nie, want jy gaan nou net al van die dak sien, ek gaan die telefoon op die charger hê. Okay, cool, dan kan jy net so praat. Ek gaan in elk geval nou eers 'n bietjie gaan kos soek in die kombuis so. Ja, maar jy kan nie nou nie, die live is nog nie verby nie. Ja, ek maak dit nou terug. Ai, okay. Ek het ook net ou gemute en 'n draai geloop. Okay. Ek moet my cholesterol gereeld stabilise. Dis wat ek wou vertel het net ou Erna van die siekte. Die dokter voel my mos nou toe en hy sê hoor hier's groot fout met jou lewer jong. Hy stuur my vir 'n sonar of iets en hy goed kom terug. Hy sê nee, die ding is kwaai vir groot hoor. En hy vra vir my drink ek baie. Gebruik ek baie alkohol. Ek sê nee, druppel die dokter. Ek lieg nie vir julle nie, ek het daai ou se gesig gekyk nie. Dis asof hy skrik. O, God, wat gaan ek nou vir hom sê? Want alles is mos alkohol en drank. Is altyd, nee. En dis asof hy skrik toe ek vir hom sê ek drink nie 'n druppel nie. Okay, en toe sit nou maar vetra gekoste kosse en daai goed. Regtig. Hi Potty. Ja. Ek moes eintlik vir hom gesê het ja, dan het ek nou gehoor hoe moet ek dit los en hoe moet ek drankskool toe gaan en is nou 'n probleem. Ek het nog nooit in my lewe regtig gedrink nie. Maar dit sou nie die skuld gekry het. Maar hoor so Potty, hoekom het jy maar net nie tuis daarvoor nie of wat? Vir drank. Ja. Nee, ou nie weet jy hierdie, dis ook interessant. Ek het baie gedrink in die army hoor. Ja, ons het ram gedrink. En met die Perlemoen taakspan. En eendag klim ek in my kar, ons het net ram gedrink en ek klim in my kar, dis seker 20 jaar terug. Ja. En ek en my vrou ry na die borrelstoer toe, ek gaan nou vir my dop koop vir die naweek en ek kom uit met 2 liter Cokes. Ek sal dit nooit vergeet nie. Haar woorde aan my en wat nou het jy nie genoeg geld nie. Ek sê nee, ek is nou klaar met die snert. Dit was laaste. Okay. Net so maklik soos dit. Maar dan ook, ek het nou nie gedrink dat ek elke naweek ompaas of uitpaas en in komas en goed teen. Ja. Kyk as ons nou vanaand 'n braai het en jou man kom en hy gee vir my 'n bier, gaan ek hom saam met hom drink. Ja. Of hy gooi vir ons 'n whisky. Ek gaan hy whisky saam met hom drink, maar dis klaar. En as ek sê hoorie, nou wil ek koffie hê, dan is ek nou klaar. Ja. Maar ek sê hom nie, daar's 'n manier wat ek hom gaan koop in 'n braai toe vat nie. Nee, wat hy plan. Ja, maar ek onthou die een keer toe jy by ons was, ek dink Skalk het kraft beer gehad. Toe sê hy vir jou jy moet enetjie proe. Maar dis ek het hom gedrink dan seker ja. Ja, jy het enetjie, maar toe toe vra jy vir koffie. Ja, nee, as ek vra vir koffie, dan het ek nou genoeg van daai bitterback. Ja. Nee, maar dit is goed, jy weet, as 'n mens nie hoef te drink nie, is dit goed. Of as jy nie wil drink nie, dis eintlik 'n goeie ding. Ja, nee, is net hy pla my nie, maar soos ek sê, as iemand hom vir my gee by 'n braai of 'n funksie, dan sal ek hom drink, maar Ja. nee, wat ek sal nie om lus raak vir hom nie. Hoorie so Potty, hierso Charles vra Perlemoenskat of so iets. Ek kan nou vra hom waar hy was asseblief. Perlemoen squad. Ja, ek was hierso eintlik van die stigterslede. Toe die Perlemoen taakspan begin is hier in die baai. En toe so 'n slagboom toe en hy's daar gestig. Ja, ek was hier op die Perlemoen taakspan hier in PE gewees. Want ek was 'n gelukkige posisie. Ek was nou net 'n reservis gewees, maar ek was oral waar aksie begin het en gegaan het want ek was op die helikopter gewerk. So ja, ek was daar baie nagte op Bird Eiland geslaap en die ouens van VK afgekom, ek het saam met hulle gewerk, die taakies het afgekom, ek het saam met hulle gewerk. So ek was baie gelukkig, right person, right place. So ja, dis maar waar die Perlemoen ingekom het. Baie van hulle toegesluit. So ja. Okay. Hy sê 2 pelle gehad wat Hermanus was. O, Hermanus, ja, ek hoor maar nou net van daai areas. Dit gaan nogal rof daar nou. Okay. Maar hier by ons is ook maar rof, maar ek gaan nie meer regtig polisie taak, daar is nie meer nie, behalwe ek dink elke polisie in 'n groot dorp het nou maar 'n hond wat opgelei is in Perlemoen spesie en daai tipe van goed, en dis die enigste ou. Dan sit maar seevisserye en seker maar private security companies wat aan dit werk. Ja. So ja, is maar open season eintlik. Ja. Ja, jy het ook maar interessante goeders al beleef.
Yes, Leonie, ek sê vir jou nou, as my lewe in 'n boek gaan ingaan, ek moet 3 Bybels skryf. Dis iets Ja, nee, verskriklik. Ja, nee, ek het lekker gewerk op julle belasting. O, okay. Rarig. Dit was lekker groot geld gemaak en hulle het my goed betaal. Okay. So Wel, dit is goed as jy dit kan sê. Ek meen, dis nie aldag wat 'n mens dit kan sê nie. ja, wel, ek is trots om dit te sê dat ek het 'n brief van nasionale hoofkantore wat hulle my geëvalueer het. Ek is die enigste reservis in die land Ja. wat vol ILEO Airborne Law Enforcement Officer is wat in die lugvleuel is. Die enigste een in die land as 'n reservis. En in die brief staan, voor my was aan die een na my sal ook die ene wees nie. Nee? So ja, maar dit het ek nou seker maar gekry oor die boeremag wat ek verraai het nie. Yes. Hulle kry mos maar die skuld vir alles. Nee, ek het 'n lekker tyd gehad. Ek het omtrent permanent, want ek is mos nou toegebord. En ek het permanent omtrent 'n polisievoertuig by my huis gehad of beskikbaar gehad vir my. Ek het gaan werk wat lekker was, ek is ook die enigste reservis in die land wat by enige stasie kon werk. 'n Reservis word ingesweer by 'n stasie, soos by Algoa Park, en hy mag net daar werk. Ek kan na enige polisiestasie toe gestap het, daar aangeboek het en daar gewerk het, en hy brief het my daai toestemming gegee, want met die helikopter het jy gevlieg van dorp tot dorp, en ek moet in daai dorp kan aan en afboek. So hulle moes daai magtiging vir my oopgemaak het, maar ek het hom nou nie misbruik nie, maar dit was daar. So ek het gekom en gegaan, ek het absoluut gemaak soos ek wil, my eie voertuig gegaan wanneer ek wil, veral met die perlemoen. Ek het sommer nou 3 uur opgestaan en gaan patrol en dan kry ek 'n breakdown ou met 'n scanner en sluit ek hom nou eers weer toe en nee, ek het lekker. Hier sê Cornelia Mostert vra, is jy 'n speedkop gewees? Of sy sê ek weet nie polisie. Inteendeel, nee, ek was 'n polisiereservisoffisier gewees, maar ek het die volle speedkop kursus ook gedoen. Ek het my boeteboeke alles by my gehad, so ek het boetes ook uitgery. Dit was ook gedoen vir die perlemoenduikers om hulle karre langs die see op te neem. So ja, ek kon. Okay, ek het dit nie eers geweet nie. Nou weet ek dit ook. Ja, yes. Jo. Nee, mense weet maar min van my en ek hoef nie groot te praat nie. Ek meen vra enige polisieman wat my ken nie in die baai, hulle sal dit vir jou sê ook. Ja. Hoorie so, Arnold, ek sien hulle het so 3 minute terug, die haatgroep het so 3 minute terug ons live agtergekom. Ag, fooi tog, ek sal hom So op ons is YouTube bietjie vir voor op hulle hulle. sal niks mis nie. Ja, nee. Toch. O my aard. 3 minute terug. Dan moet ons nou begin klaarmaak want hulle gaan nou ons screens begin bekots hierso. Ja. Want ons al 3 minute hierso. Shame, ja, hulle kom nou op die einde in. Arme goed. Nou vir hulle dan nie heeltyd te kyk nie. Ek het hierso dopgehou nogal en gekyk of ek enige snaakse name sien en ek het nie gekry nie. Ek Was my baie stil. Ek dink dis toe Fokkie Volkie opgeklim het. Ja. Ja. Dis so skakie, want sy sê ek jou kamera moet aansit hoor. Oh, ek sit eet in elk geval nou eers my skat. Nee, dis reg. Ek hoor jy eet. Ja, yes. Mag julle ons kan seker maar Okay, jou nie. iets wil sê? Ja, so jy gaan nou met Ria praat en dalk daai mediese ietsie. Ja. Ja. So nee, ek sal julle in elk geval op hoogte hou van dit. Ja. Okay. Ja, wat ek dink ons kan seker maar klaar maak. Hoe laat is dit nou? Dit is nou 10:30. Wow. So 10 ja. En wat gaan ek nou tot 10 uur doen? Shame botty. Nee, maar gesels maar nou nog 'n bietjie. Kuier maar nog 'n bietjie. Ja, Wel botty, jy het die interessantste stories. So vertel vir ons nog een van jou stories. Jessie Leonie, ons jaag eendag, ons vlieg man, maar dit reën so fyn. En hulle jaag 'n kar hier op die M17 op die Mandela pad, 'n gesteelde kar of ek kan nie onthou wat nie. Nou tel ons die kar op.
Nou vlieg ons bo op hom, né, so bokant hom. Nou soek ons voertuie man, ons is op die kar. En soos ons verduidelik waar ons is kom, hulle nader gaan die kar in Motherwell in. En ek sê vir die kolonel, hulle gaan jump hoor. Hy sê dan land ons. Ek sê okay, ek sal vir ene gaan. Dis net ek en hy, ek en die pilot. En wragtig net om die draai daar spring die ou nie. En hy hardloop. Ek sê land. Maar ons noem dit 'n monkey chain. Jy sit nie die safety belt van die chopper aan, jy so 'n kabeltjie wat jy aan jou aan die vloer vasmaak. Maar hy help maar net dat jy net die helikopter uitval nie. Maar ek het daai ding aanmaak vergeet hom aan nie. Ek klim in daai helikopter uit, maar dis hy wat jy daai spoed kry en hardloop net toe. Gryp daai kabel met. Maar ek slaan neer na hy modder langs teen die chopper nie. Gun lê daar en ek staan op, ek tel my gun op, ek klim in die chopper, ek maak die deur toe. Kolonel styg op en hy vlieg terug eenhy toe. Bagger hy kar en verdagtes. Maar ek kan sien hoe skud sy koppie soos hy lag nie. Hier maar het hard geval. En ons land by die hanger nie. En ek nou die chopper moet 3 minute idle vir die turbines om koud te raak. En staan hy nou maar in idle. Ek klim uit, ek loop, ek gaan rook. Ja. En hy skakel af en ek kom terug en hy klim aan sy kant uit en ek hoor net doef. Toe trap hy outer op die gly op sy trappie nie, maar hy slaan neer op hy teer aan langs die chopper nie. Nou gaan ek maar ek lag. Hy sê moenie lag nie, help my op. En ek sê nee kolonel, ek sê jy het nou fucking heel pad verby gesit en lag, ek het dit gesien, nou lag ek vir jou. Here, daai storie het ook deur die polisie gevlieg nê, van Potty wat so die chopper rondskuif op die nat grond en goed. Maar hier ek het hard geval, jong. Genade. Ek het nie eens geweet as onder iets wat 'n mens jou mee vasmaak nie. Ja, dis net so 'n kabeltjie wat die crew aansit. Ag, jy kan nie regtig uitval nie, maar is nou maar vir veiligheid. Okay. En dan as jy hoisting doen en goed, dan staan jy fisies in die deur buite die chopper jou die werk in doen. Ja. Jy's los, is oop om jou. Okay. Wel ek sien Roxy sê sy is nou moeg vir ons, sy gaan nou slaap so. Lekker slaap. Night, lekker slaap. Lekker slaap Roxy. Ja, Dankie dat jy hier was. Ja. Ja, dankie vir die inloer. Ja, as ek begin stories vertel, gaan ek môre nog praat. Oek, daar's baie. Maar ons geniet dit, Potty, want jy het baie stories om te vertel en dis interessant. Ja, en ek het my deel gehad ook met mense se lewens red. Ek het een geval gehad van 'n vroumens, nê. En dis is eintlik 2 my droomsake. Wanneer iemand sê help nie, dan stap ek daar in. Ja. Dit is nogal, dit gebeur nie elke polisieman loop so iets in sy leeftyd raak nie, alhoewel hy uitsien na so iets om te gebeur. Ja. So ja, dit is lekker gewees. Mooi herinnering. Dit sê alles. Hartseer met die mense en kinders wat 'n ou verloor, maar dit gebeur ook maar. Dit werk maar op 'n ou se gedagtes vir altyd. Ja. Ja nee, ek weet, my neefie het my ook vertel, my neefie wat in die polisie was, hy het net nadat hulle seentjie gebore was, toe het hy 'n saak gedoen waar daar 'n dogtertjie betrokke was, 'n klein dogtertjie, hy het nog vir my verduidelik met ook blou oogies en alles, wat hulle toe nou unalive het. En hy moes nou na daai scene toe gaan, hy sê dit was vir hom verskriklik geweest, en hy kon dit nooit uit sy kop kry nie. Ja, dis okay, hy weet goed te jong. Ek het 2 meisiekinders verloor hier by Van Stadens, 14 en 12. Wat verdrink het. Nou bly ek vir myself sê, kon ek nie vinniger gejaag het na die helikopter toe nie. Kon ons 'n minuut gehoor daar gekom het en gevlieg het en sou ons hulle gered het. Want ons moes hulle net verloor het. Want daar was verskriklike sterk seestrome gewees. Jy sien daai strome my lei die helikopter uit. En toe ons hulle kry net, toe hulle by mekaar. Wat beteken hulle moes aan mekaar vasgehou het en net verloor het. Anders sou die strome elkeen 'n rigting al gevat het. Dan begin dit op 'n ou werk. Hoekom het jy nie maar nog vinniger deur die rooi robot gegaan nie? Ag, sulke goeie. Ja, dis altyd tragies. Ek like nie oor sulke goeie praat nie, maar ja. Ja, dis maar ongelukkig. Ja, mens moet maar hard wees, ek dink, en partykeer verby dit kyk, maar ek sal ook nie kan dit doen. Nee, maar 'n mens desensitiseer na tyd. Ek kan dink. Ja, die tyd ook aangeklaar, ag en ek het daarna ook nog maar nog 'n paar snaakse goed wat ek deur is.
Maar jy desensitize later. Ek meen jy gaan na geregtelike doodondersoek toe en dis die eerste keer wat dit gebeur, dit is dis terrible. Dit is jy kry vir weke nie geslaap het, daai tipe van 'n ding. Ag, en op 'n stadium dan raak dit maar net nog 'n geval, verstaan jy? Nee, hou desensitize, maar onthou dit gaan in potte, ek dink jy ervaar presies dieselfde. Dit gaan sit in jou onderbewussyn. En dit kom uit in tye wat jy dit die minste verwag. So ek het byvoorbeeld 'n aanval gehad saam met my dogter Almay. Ek gaan nou nie die hele ding beskryf nie, dan sê het is nou ook weer op my op dit. Maar op 'n baie snaakse oomblik waar ek glad nie verwag het om 'n angsaanval te kry, nie kry ek 'n angsaanval. En toe ons die ding ontleed, daar sekere triggerpunte gewees wat presies teruggegaan het na goed wat ek jare terug beleef het toe ek aangekla het. So nee, dis interessant hoe hierdie goed maar bly sit in jou onderbewussyn. Ja, dit is so. Een van my droomsake, nee, ons kry die klagte kom deur van 'n vroumens wat, dit was 'n lang naweek, toe sy al, ek kan nie onthou die donderdag of die Vrydag, het sy weggeraak by die huis, en hulle het agtergekom, sy is ontvoer, en kyk, hierdie ouens maak dood, as hulle so lank ontvoer, toe sit nou al die Sondag of iets, en die klagte kom deur van die kar, nee, by van 'n Kempskloof, en ek weet presies waar dit is, man. Eers en ek jaag soen toe, man, ek en ou Smit hier die ander golfie agter, en dit is 'n pikswart golf wat ons soek, en toe ek by van 'n Kemps inkom, toe kom daar 2 pikswart golwe uit, golfies, agter mekaar, nou wat 'n een, ek vat toe ene en, okay, ander is weg, en soos ek met die ouens praat en die soek om die vroumens wat saam met my na my toe, sy sê, kaptein, hierdie vroumens hier agter in die kar, sy lippe gaan, dit lyk of sy sê, help, maar sy praat nie. Ek kry hulle uit, hulle is toe 4 kleerlinge en die vroumens, kry hulle uit, kyk in die boot, ek worry niks oor die vroumens, die praat weg, want ons nou ouens op pad na my toe mos, en toe hulle by my kom, net toe gryp ons neer teen die grond, toe sit vas, toe is hulle op pad moet haan, nee, bosse toe om haar keel te gaan afsny. Dit was hulle final trippie, toe ons hulle kry, toe is hulle op pad om haar te vermoor, want die naweek is verby, toe kry ons haar. Dit maak het nogal nice. Ja. Yes, nee, dit is 'n amazing story om te vertel, hoor, want ja, so baie van dit. Ek dink ook jy daai storie vir my die laaste keer wat ons gekuier het jy dit ook vir my vertel, ja. Dat julle het op nippertjie het julle toe verval gered, ja. Ja, Breytown ou bel my een oggend. Maar so kan hulle so 4 uur, 5 uur, man, ons is besig om die mense huis toe te vat. Ongeluk, ja, en sit hulle golfie teen 'n boom vasgery en die ou loop weg, maar daar's TV's en goed in die golfie. Ek sê nog, ag nee, Here, ek gaan nie jou nou kom help nie, ek is besig om mense af te laai en al wat ek nou wil hê, jy wil hê, is ek moet daar kom en sê, tou die kar. Want hy is nou 'n ongelukkie. Maar so ry ek maar af en die ou loop al, seker 100 meter van die kar af by 'n garage kry ek op. Nee, hy is op pad, hy is soos 'n swart ou, hy is op pad, hy is toe na sy broer toe. Hy weet niks van daai kar, hy was nie in hom gewees nie. Maar die Breytown ou sê vir my, dis hy het die kar uitgeklim, hulle volg hom. Ek vat hom terug na die kar toe, nee. Ek so 'n bietjie met hom gesels op 'n mooi manier. Kom hy uit met die hele sak patats, nee. Toe is die oom vasgebind in 'n huis in Sitnam. Hy sê, maar hy het uitgekom in die ding, hy het nou groot fout gemaak. Hy praat Afrikaans, man. Groot fout gemaak. Ons vat hom af na die huis toe. Gelukkig kom 'n ou van voertuigdiefstal ook by my aan en hy rekord die hele gesprek op pad soos die ou ons beduie na die huis toe. Jesus, ons kom aan nie, dis net rook in hy huis. Toe het hy die oom vasgebind in die sitkamer, hom beroof, stikkend geslaan en hy het 'n pot olie op die stoof gesit. Laat dit begin oorkook en vlam van en sal die huis afgebrand het. Korrek. Yes, en ek kom haar ingestorm net, daai oom. Ek het hom nog met my ou Rambo messiekie wat ons by die lugvleuel gebruik het, sny ek toe die goed af en ek dra hom uit. Ja, hy soen my asof ek 'n meisiekind is van blydskap, man. Toe het ons ook net in tyd daar gekom. Anders sou niemand geweet dat hy sommer afgebrand het en. Wat die daai ding van die pot olie wat op die stoof gelos word, dis 'n baie ou triek.
Dis 'n baie algemene ding. Ons moet nou nie mense hulle slim maak nie. Maar ja, dit is presies wat gebeur. So nee, hulle los 'n pot met kookolie en dan ek meen op 'n stadium die ding ontvlam en dan brand die huis af. En as dan nou na die tyd die nodige forensiese ondersoek en goed gedoen word, kan hulle bepaal wat die oorsaak van die vuur was nie. Nee, dis terrible. Ja, hulle tel dit net op in die longe want gewoonlik versmoor jy van die olie rook wat so brand. Ja. Yes, dit was van die rook en goed in daai huis, shame man. Ja, want so 'n pot olie, jy sal verbaas wees hoe groot area gaan sprei dit as hy begin rook, hoe groot area binne die huis is pikswart. Wat die daai huis was donker van die rook. Yes. Hy was seker naby aan die brand. Die voertuigdiefstal ouwe toe die pot sommer uitgedra met lappe uit op die gras. Ja. Wel, iets Nee, wat ek ding ook gebeur altyd vinnig, ja. Iets wat ook nogals baie vlambaar is kerswas. Ek het een keer toe smelt ek van my kersse, ek is besig op die stoof en dit het te warm geraak en ek het nie gekyk nie, toe slaan die ding in die brand. Ja. Nog damage control doen daar. Dit was daar lank geweest, nee. Ja. Ja, die ding is van hy tipe goed as hy brand kry jy moeilik dood. Val nou in groot maat. Ja. Nou dat jy daarvan praat, Leonie, ek het mos kersse gemaak. Baie lank, vertroues en als, en dit stel het my gebeur in hierdie huis, nuwe huis wat ons gebou het, en om daai kerspot binne in die pot het 'n houtlepel gestaan, 'n hout, jy weet, houtlepel. En rondom is koerantpapier neergesit om te keer dat jy nie te veel mors nie. En toe raak het ook so aan die brand. Ja. En luister, weet jy wat doen ek? Toe gryp ek 'n kombers op my bed. Maar dis van daai nylonrige goed. Ja. Om daai vlamme dood te maak. Toe smel dit so op. Ja. En my man kom en hy gryp van agter af net daai kombers weg. En hy gryp daai stofie en hy gooi dit uit die huis. Hy sê nou sit klaar van kersse maak. Of jy maak op die stoep. Want jy weet mens vergeet dit. Ek was uit die vertrek kantoor toe om gou ietsie te doen en dit gebeur so maklik. Dit doen. Ek het dit gesien. Want ek was ook besig, dit was actually vroeg in die oggend geweest, skakel nog geslaap. En ewe skielik hoor ek net, dit klink of iets ontplof daarso. En ek dog myself, o heerlikheid, hy wil nou net nie uitgestorm kom nie. Maar toe is die hele huis daar binne vol rook. So dit is, ja, toe maak ek al die vensters, al die deure oop. Jo. Ja. Was dit in Wat se Pretoria? nommertjies is langs ons name? Hy? Wat se nommertjies is in die hoek langs jou ou se naam? Dis die coins wat jy kry, Potty. Mense gee vir jou coins. Het ek nou 10 coins gekry? Yes. Nou waarvoor? Hulle like Maar jou. mense hou van wat jy gepraat het. Oh. Ja. Nee, maar dan gaan ons nog 'n hier stories vertel. Ons kan eendag 'n live doen so oor 'n ou se loopbane en goed skalk. Jy behoort ook baie interessante goede Ja, mense kan pot. wat 'n ou kan vertel. Jesus, as ek by hofsaake kom nê. Ek is nie 'n ou wat baie lief is vir 'n prokureur nie. Yes. Oh. Nee, maar dis reg, ons moet dit doen eendag. Ek meen daar's baie wat julle oor kan gesels. Daar's baie stories wat julle albei. Ja. So, Ja. moet doen. Nee, yes, jy kan jare gesels oor die goed. Dan maar ek wil kyk hoe kan ek vir julle foto's wys. Weet jy ek het hier foto's nê van watervalle. Ja. Die mooiste waterval potblou in 'n poel in nê. Dit lyk soos 'n swembad wat daar gebou is nê. Dan's daai waterval en poel nê is daar by Lusiekie by Housepipe Valley tussen die dagga plantasies. Is daai waterval. En dan lê daai lande dagga so teen hom uit in die berg, nê? Dan is die hut nou of die kom ons sê nou maar die hut wat hulle in bly. Kyk die man sit net in dagga rook heeldag. Die vrouens en kinders werk in die dagga plantasies. Oh. Dan het hulle 'n moerse hi-fi daar met speakers wat in daai plantasie speel. Jo, En hy het okay. nog al 'n solar panel ook. Hulle is alles natuurlik gesteelde goed. Solar panel op die dak met sy battery. Hy speel net music. En wat interessant is, nee, ek het foto's van daai goed.
is geen mens op aarde sal ooit die voorreg hê om daai mooi wêreld te sien as hy nie al kom met 'n helikopter nie, want daar is nie 'n pad nie, jy kan net nie daar kom nie. Ja. Jy word daar gebore en daar gaan jy dood. Of hulle ry met donkies. Weet jy, hulle kap hierdie teeplantasies en goed en rangplante, jy kan nie al loop nie. Dan kap hulle sê vir 10-15 kilos 'n breë paadjie deur daai plantasie, né? Dan pak hulle die donkie met die daggasakke op in die kant, dan sit hulle hom in daai paadjie. Hy's net breed genoeg vir daai donkie om te loop tot aan die ander kant, die 4 of 5 donkies agter mekaar. En so loop hy tot hy aan die ander kant uitkom, daar pak hulle hom af. Dan sit hulle die leedonkie weer terug in hy tonneltjie wat hulle so gewerk het, deur hy gerankte plantasies en goed. Dis so primitief, nee, maar het werk soos. Ja. En nee, is interessant hoor. Ja, al hoe jy gaan foto's wys, Potty, is as jy jou kamera aansit. Maar ek sal nog daarby uitkom, ja. Ja, jy gaan nog. Ja. Ek sal nog daarby uitkom. Ag, Ek is net besig met 'n jy kan dit self donker hou. Ek meen, dan sit jy net jou green screen aan en dan gaan die green screen die foto wys wat jy wil wys. Nee, ek wil dit regkry my kamera en goed, maar ek wil een setup waar ek voor kan sit. Wat ek goed op die computerscreen ook kan wys, want ek wil begin lives van mense in screenshots en goed speel en dit uitlê vir mense. Ja, dit sal baie interessant wees, want daarvoor moet jy 2 fone hê. Ja. So ek dink dit sal baie goed wees. Ja. Dit sal baie interessant wees vir die mense. Ek het al iemand wat saam met my gaan in die lives gaan ook en want mense sien net 'n screenshot en 'n gevloekery, hulle weet nie waaroor dit gaan nie. Ja. Dan wil ek sê, okay, dis nou waar dit begin het en dis hoe dit geloop het en kyk nou waar is dit nou al. Die skalkie is baie sag, hoor. Mens kan jou nie hoor nie. Nee, maar maak nie saak nie. Dit maak nie saak nie, solank jy moet charge, dan het ons die ander hand, ek het nou die charger afgehaal. Maar ek sê, dit maak nou maar net hartjies, jy sien ons het amper 10.000 hartjies. Ja, ek sien. Ja, kyk net daar. Ja. Gelukkig so. Ons maak gou 10. Ja. Ek weet nie waar maak jy het, hoe maak jy het iewers gesê ek moet klik. Ja, die double tap op Jy skip. Ek het net tap so met jou vinger. Erna se profiel toe. Nee, net waar jy nou is. Net daar waar jy nou is, nee. Klik nou op Leonie se gesig met jou vinger so op en af, dan sien jy hoe gaan die haartjies op. Nee, maar as ek op haar gesig klik, dan gaan ek na haar profiel toe. Jy het reg gekry, want daar so staan die perde by live. So. Ja, jy moet net vinnig heen en weer. Ek klik hier so op die geskrywerheid, dan gaan die rooi hartjie op. Dis wat jy moet doen. Is dit die hartjies wat jy van praat? Yes. Ja, dan tel dit daarby. Daar's hy klaar 10. Nou wat maak die hartjies? Dit tel maar net. Sy kry daarvoor ook 'n sent of 'n coin of 'n ding. Kry Leonie nou. Ja, maar dit help in die algoritme van die live. So as 'n creator baie hartjies kry, dan gooi dit die volgende keer as jy live gaan, dan gooi dit vir jou hoor op in die algoritme. Ja. Okay. Hallo Daisy. Welkom Daar's die Ria het vir ons een of ander Ria het vir ons vir jou hartjie rosie gestuur. Baie dankie. Potty, ken jy vir Daisy jou moe? Ken ek vir wie? Daisy jou moe, sy sê vir jou hallo Pot. Nee, maar hallo aan jou ook. Hoop dit gaan goed. Ja, en sê wat ook hallo Alana. Ja, hi Alana. Okay. Julle kom nou eintlik so op die einde van die live hier in. O, ek ken hom. Nou Daisy, wat is jou regte naam? Of wil jy nie sê nie? Nee, maar los die regte naam. Vertel my, wat weet jy van my? Is ek 'n goeie ou of is ek hierdie hater? Ja, kom ons kyk wat sê sy. Ja. Daisy jou moe. My maggies. Dit klink so of daar staan jou moer. Maar ja. Ja. Dis 'n man. Jy was 'n polisieman. Maar dit sien hulle op my Facebook ook. Jy bly in PE. Jy bly in PE. Dit sien hulle ook op Facebook. Ooh, dit klink nou vir my jy gaan goed uitkom. Ja, laat ek hoor.
Sy sê nee. Soos, ek kry net nou die dag 'n ding op my profiel. Die mense het 'n gesprek oor het 'n man al by 'n getroude vrou geslaap of 'n getroude vrou by 'n man. Daar's net 'n klomp nee as ek sê, wat so gooi ek hierdie onderwerp nou deurmekaar. Ek sê daar nie geslaap nie, maar gespyker ja. O, Here, daai vrou is my aangeval op daai pos. Ja. Tog nee, ek moet nou maar eerder my bek hou. Potty daar sê sy Sy kan okay, sit neer. Hy lê op my foon. Sit neer. nou weet jy wie's dit? Yes. Ja, hoe gaan dit met jou my skarrebol? Ek kom nie dinge nou hoor. Dis een van my Mina Moes. Okay, so jy weet wie dit is. Ja. Ja. Yes. Okay. Ja, met hulle bevriend. Nee, is nice as die mense so bykom. So gaan hulle maar een vir een bykom, nee. Ons gaan nog lekker gesels hier met die mense. Ja, nee verseker. Hoorie, ek weet nie, ek sien nou hierso consuming substances featured in this live can harm your health. Maar ek het vanaand soos regtig niks aan daai coke nie, nê. Daar's nie vodka nie, daar's nie brandewyn nie, dis net coke. Maar nou seker omdat ek ietsie gedrink het, nou wys dit. Het jy nie gerook of 'n vibe? Iemand het van 'n vibe gepraat. Die vibe, ja, okay, as ek die vibe ook, maar ek het nie nou gevibe nou. Ja, miskien kom dit dan ek van dink moenie eers worry nie. Nee, daai goed, jy kan mos ook nie rook op TikTok nie, en blok hulle jou. Maar deesdae kan jy. Ja. Kan jy? Hulle sê maar nou net die onder the substances wat nie help. Ek dink hulle het opgegee met Suid-Afrika. Jy sê hulle het gesien dit gaan nie help. Hulle probeer as ek goed is dit Afrika nee, Ja, maar die mense gaan nou sien skree, dan doen hulle dit anyways. Ja. Ja, hulle doen hulle eie goed, man. Ja. Die hater wat baie wyd. So, meen. Nee, ek nou jy. Baie. Kan julle sien Ja, val hoeveel ek kwaad en dan kom sy Kyk, dis die mees. Ag nou, skalk jy en Apot het nou gelyk gepraat. Nee, ek Kan- sê kan daai julle content nee, praat maar potty. Ek wil net weet of julle kan sien hoeveel mense nou kyk. 15 op hierdie stadium. 13. Ja. O, Maar en mense kom en gaan so. Ja. Ek het 'n interessante ding gesien, Leonie, as jy nou jou notifications gaan kyk, moet jy net heel afskrol. Daar wys hulle letterlik elke mens hoe lank was hy in die live. Oh. Ja, dit Dan was onthou- baie interessant vir my. onthou Dis jy kan nou party is 1000 net 'n kyk. minuut daar, want hulle skrol net op en dis net 'n minuut. Ja. En ander is wys hulle is lank. En toe het ek nou begin om daai wat nou lank hier was weer te invite, te share met hulle. En ek dink dis hoe hulle weer sal kom. Okay. Ja, want jy kan nou 2000 sit en kyk wat ons hiervan gaan weet jy wat nie ingelok is hier nie, né? Ja. Ja, want jy kan nou live kyk. Dankie Gerard dat jy al Dankie Gerard dat jy altyd hier is. Ja, baie dankie daarvoor. Jy's nou 'n regular. Wat noem hulle dit? Ja. Ja, sweet. Ja. Sweet. Okay. Baie Julle- lekker. Okay julle, Nou gaan ek vir my 'n Maar kyk green tea gou. maak. gaan doen gou julle hartmes en dan dink ek maak ons maar klaar. Ja. Is dit okay? Kyk net gou daarbo of julle dalk nog points het. Moet ek ook daar druk? Ja. Ja, gaan kyk jy ook. Dalk moet het jy ek weer druk? punte gekry. Waar moet ek Op druk? daai hartjie daarbo langs Leonie se naam. Heel bo in die linkerkantste hoek. Wat gaan nie aan? Claim. Ja, klein. Ja, nou claim jy gou alles voor ons Ja, maar afgaan. Dit was nog 3 claims gewees, maar ek weet nie wat ek Ja. gekry het nie. Ek het 66 van 100, ek weet nie wat dit is nie. Waar claim dit? Ek weet nie wat dit is nie, maar claim dit. Dis soos cryptocurrency, jy maak sommer geld uit dit lig uit. Julle dan, ek weet nie of het julle dit al gesien nie, maar as jy op jou profiel is, dan staan regs bo 3 streepies. Ja. As jy op dit klik, dan staan daar, is daar 3 goed wat opkom. Die een is balance. So gaan druk op jou balance, dan kan jy sien hoeveel rand het jy nou al. Yes. Wat is dit sal daar staan.
So jy moet daar gaan Ek het kyk. nie nog tyd vir sulke goed hoor. Nee man, Potty, dis miskien 'n hele, dis miskien 'n printer se geld. Nee, dit vra ek sommer op my groep en dan kom ek by die huis aan. Ek koop die gesiggie man. Ek worry mos nou nie wat ou hatertjie gaan sê oor my bedrog nie. Ook waar is die saak? Wanneer sluit hulle my toe? Gaan aan man. Ja, want jy's reg, Potty, want dis blykbaar bedrog vir jou om vir mense te vra om by te dra om vir jou printer te koop. Dis hoe is dit bedrog? Die ou En hulle is die koppe. Die ou sit en doen nice werk. Hy vra mense help. Hoe is dit bedrog? Een ding moet jy onthou. Jy moet dit sien soos wat hulle dit sien. Onthou nee, jy is skuldig tot jy onskuldig bevind word, hoor. Onthou dit net. So dit is bedrog vir hulle. Ja. Ai nee, dit is goed. Jy is nie onskuldig tot jy skuldig bevind word nie. Jy is skuldig, klaar. Tot jy onskuldig bevind word. Ek meen dit word op TikTok lives gesê. Ja. Korrek. Hoe fucking stupid kan jy nog wees? Ja. Daar sê nou maar toe, hoor jy, ek gaan nou nag sê. So dit was lekker om weer te kuier en dankie vir al die gaste. Ja, baie dankie dat jy so wat Cindy wat sê soos ek hulp vra is dit ook bedrog. Ja, lyk vir my die oomblik as 'n persoon om hulp vra, dan is jy besig om bedrog te pleeg. Ja, ek verstaan dit ook nie. Ek verstaan dit ook nie. Of jy is met 'n scam besig. Ja. Ja. Nee, dis reg. Ernest stuur hom maar vir my deur dinge sê dan gaan ek hom op YouTube laai so deur die nag of môre. Okay. Ag en dankie vir almal wat hier was. En aan ons panel. So ja. Dankie vir julle. Jy's gemute, Erna. Jy's gemute, Erna. Erna praat weer met die dowes. Ekskuus tog. Dankie julle vir julle bydraes en vir almal in die comments ook. Ek soek net 'n pakkie sopgroente asseblief. Ag, shame. En sy het 'n ou tikmasjien wat sy kan share. Soek jy 'n ou tikmasjien, Potty? Sy moet net haar vingers saamstuur. Maar daai ou tikmasjiene is nice. Dis regtig nice. Ja. Like Lekker slaap, Cindy. Dis reg. Ja nee, ons met ons volgende live nee, gaan ons net oor lewenservarings en nonsens praat. Ja. Ek het nou genoeg van hierdie haters ook vir 1 jaar. Maar dan kan ons dit gou weer doen, Potty, so wanneer jy reg is, jy kan my net laat weet. Ek maar weer volgende naweek want kyk julle het eendag het julle iemand op om iets te bespreek en dan hou ons weer so lekker kuiertjie of die naweek al op. Ek sal in hierdie week sal ek weer die blokadres ook op die groep sit. Of die nuwe, dis nie meer bloks nie. Daai bloks is sommer. Nou ek sien van hulle sal weer teruggesit ook. Ja, nee, maar dis goed so. Ag maar dit pla my nie. Ek kan nie moet Google en op en af, want ek weet daar's vervalse dokumente gebruik om daai goed te try afval. O, dis 'n feit. Dis 'n feit hoor. Ja. Nee, ek weet dit. Ja. Almal weer. Lekker slaap julle. Lekker slaap ouens. Bye hoor. Bye. Dankie julle. Bye. Jullie voorreg klap my maar uit. Goed, Potty. Bye. Okay. Was hy Ja, dan? sy. Okay, so Dankie vir jou ook. Okay, dis reg. Okay, lekker slaap. Bye. Jy weet om bye. Okay, ek doen ja. Bye.